In 'n vergete buurt in die buitewyke van Kaapstad leef 'n enkelmaan nagte van terreur agter 'n stikkende deur wat nooit daarin slaag om haar dogtertjie te beskerm nie. Alles loop buite beheer wanneer die dogtertjie, sonder begrip van sosiale klasse of geheime, 'n vreemde man smeek, kan oom asseblief ons deur regmaak. Mamy is bang. Wat niemand kon raai nie, is dat daardie stil buurman 'n miljonair is, en dat die onskuldige versoek diep wonde uit sy eie verlede oopkrap. Op daardie stormagtige nag word 'n eenvoudige deur die draaipunt wat 3 lewens sal verenig en vrees in 'n gesin sal verander. Die fyn moetreën van die vroeë oggendure het die strate van die buurt, uitsig, selfs meer somber gemaak. Anneliese het haar tjalie stywer om haar skouers getrek terwyl sy haastig oor die ongelyke sypaadjie geloop het. Haar voetstappe het weerklink in die stilte wat slegs verbreek is deur die wind wat tussen die huise deurgevluit het. Haar hande het gebewe, nie net van die koue wat deur haar dun jas gedring het nie, maar van die uitputting wat in elke spier van haar liggaam geweeg het. Nog 'n nagskof by die hospitaal was verby, nog 'n nag waarin sy vir Mieke alleen moes laat slaap. Haar hart het saamgetrek van die bekende skuldgevoel. Die buurvrou Tannie Sunny, 'n vrou in haar 70er jare wat 2 huise verder gewoon het ingestem om 'n oor in die seil te hou, maar Anneliese het geweet dit was nie genoeg nie. Niks was ooit genoeg wanneer dit gekom het by 'n 3-jarige kind wat alleen slaap in 'n huis wat meer soos 'n oop uitnodiging vir gevaar gelyk het nie. Terwyl sy die klein huurhuisie nader, het Anneliese die gewone knoop in haar maag gevoel. Daar was dit weer, die deur verweer deur die tyd en verwaarlosing. Die kromgetrekte hout het nie reg in die kosyn gepas nie, en het 'n skriffie van amper 2 vingers breed aan die kant gelaat. Die geroeste slot het skaars gewerk en het vereis dat sy hart moes stoot en dan 'n swaar stoel van binne teen die deur moes trek om dit te grendel. Anneliese het die sleutel met moeite gedraai en gevoel hoe die roes weerstand bied. Sy het die deur oopgestoot, wat veels te hard gekraak het vir daardie tyd van die oggend. In die donker binneruim kon sy die klein vorm van Mieke onderskei wat steeds vas aan die slaap was op die matras wat hulle in die enigste slaapkamer gedeel het. Ten minste het die dogtertjie nie vanaand bang wakker geword nie. Sy het die deur versigtig toegemaak en dadelik met haar gewone nagtelike ritueel begin. Sy het die houtstoel teen die deur gestoot, die vensters nagegaan en die stikkende gordyne diggetrek. Elke nag was dit so, elke nag het vrees haar soos 'n getroue skaduwee vergesel. Sy het haar verslete skoene uitgetrek en na die slaapkamer geloop, waar sy versigtig langs haar dogter gaan lê het sonder om haar wakker te maak. Mieke het effens beweeg op soek na haar ma se liggaamsitte en Anneliese het haar in haar arms toevou terwyl warm trane stilweg oor haar wange gerol het. Sy kon nie so aangaan nie. Maar hoe verander mens dit? Hoe kry mens geld vir herstelwerk as jy skaars die huur kan betaal en kos op die tafel kan sit? Die slaap het swaar gekom, maar is 'n paar uur later onderbreek deur sonstrale wat deur die skriffies van die gordyne gesteek het en deur Mieke se vrolike stem wat na haar roep. Anneliese het haar oë met moeite oopgemaak, terwyl haar hele liggaam teen die beweging geprotesteer het. "Mamy, jy's wakker." Mieke het op die bed gespring, haar donker krulle het om haar ronde gesiggie gewapper. "Ek is honger." Anneliese het 'n glimlag gedwing en opgestaan, terwyl sy die oombliklike duiseligheid ignoreer het. Sy het net 3 uur geslaap, maar Mieke moes ontbyt kry, sy moes reggemaak word, sy het aandag nodig gehad. Om 'n ma te wees het nie 'n skofrooster vir rus nie. In die piepklein kombuisie het sy 'n eenvoudige koffie gemaak en die laaste stukkie koek wat sy 3 dae gelede gebak het, op sy gesit. Mieke het met smaak geëet terwyl Anneliese die swart koffie gedrink het, veels te warm, sy het haar tong doelbewus gebrand om wakker te bly. "Gaan ons vandag na Tannie Sunny se huis toe?" vra Mieke terwyl sy haar kort beentjies op die stoel swaai wat veels te hoog vir haar was. "Ja, my liefie. Mamy moet net 'n bietjie slaap voordat ek vanaand weer gaan werk." Mieke het 'n gesig getrek. "Jy werk altyd in die nag, mamy." "Ek weet, bokkie. Maar dis sodat ons kos en klere kan hê, reg?" Die dogtertjie het geknik en haar aandag weer op die koek gevestig. Anneliese het haar dogter dopgehou met 'n mengsel van ontsaglike liefde en 'n hartseer wat haar van binne verskeer het. Mieke het soveel meer verdien as hierdie onsekere lewe, hierdie huis wat uitmekaar val, hierdie nagte waar haar ma moes verdwyn om te gaan werk. Na ontbyt het Anneliese vir Mieke gebad met water wat in die ketel verhit is, aangesien die elektriese geyser 2 weke gelede die gees gegee het en sy nie geld gehad het om 'n elektriesien te ontbied nie. Sy het die dogtertjie in een van haar 3 pakkies klere aangetrek en haar krulle versigtig gekam in die 2 vlegstukkies waarvan Mieke so baie gehou het.
Reg om na Tannie Sunny toe te gaan. Reg? Anneliese het haar verslete handsak gegryp, seker gemaak sy het die sleutels en die probleemdeur oopgemaak. Die dag was koud en bewolk met daardie fyn misreën wat so kenmerkend is van die winter in die Kaap. Sy het Mieke se klein handjie gevat en hulle het in die straat af begin stap. Die buurt het stadig wakker geword. Sommige huise se deure was nog gesluit, ander het reeds tekens van lewe getoon. Kinders het in die grondpad gehardloop, en Brak het in die vullis op die hoek rondgesniffel, en die reuk van vars koffie het uit 'n nabygeleë huis gedryf. Anneliese het haar oë op die grond gehou, gefokus op haar eie uitgeputte gedagtes, toe Mieke skielik haar hand loslaat. Mieke, kom terug hiernatoe. Maar die dogtertjie het reeds 'n paar meter vooruit gehardloop. Haar vinnige treukies het haar reguit gelei na 'n man wat pas by een van die huise aan die einde van die straat uitgekom het. Anneliese het gevoel hoe haar hart vinniger klop. Daardie huis. Die enigste eiendom in die hele blok wat onberispelik gelyk het. Die heining was altyd netjies geknip, die verf op die mure was vars, die tuintjie klein maar goed versorg. En die man. Daardie man wat die bure die man aan die einde van die straat genoem het. Altyd netjies aangetrek, altyd beleefd wanneer hy iemand gegroet het, maar afstandelik. So diskreet dat hy byna onsigbaar was, ten spyte daarvan dat sy huis soos 'n baken van welvaart te midde van die armoede rondom dit uitgestaan het. Anneliese het agter haar dogter aangehardloop, paniek het in haar bors opgewel. Nee. Dit kon nie wees nie. Dit kon nie gebeur nie. Mieke het reg voor die man gaan staan, wat pas sy huis se deur gesluit het en 'n bruin leerakte tas vasgehou het. Hy was lank, seker in sy middeldertigs, met donker hare wat netjies gesny was. Hy het 'n formele broek en 'n onberispelike wit hemp onder 'n grys oorjas gedra. Sy bruin oë het met verrassing op die kind gerus. En toe sê Mieke met daardie brutale onskuld wat slegs kinders besit, terwyl sy haar oogies ophef, kan oom asseblief ons dit regmaak. Mamy is bang. Anneliese het gevoel hoe die grond onder haar voete verdwyn. Die bloed het in haar gesig opgestoot, die hitte van skaamte het op haar wange gebrand. Sy het die laaste paar tree na Mieke gehardloop en haar hart handig in haar arms opgeraap, weg van die man af. Jammer, ek is so jammer, sy is maar net 'n kind, sy wou nie pla nie, regtig jammer, kom ons gaan Mieke, nou dadelik. Die woorde het oor mekaar getuimel in haar haas om daar weg te kom. Die man het sy mond oopgemaak asof hy iets wou sê, maar Anneliese het hom nie 'n kans gegee nie. Sy het omgedraai en vinnig begin stap, terwyl sy Mieke styf teen haar bors vasgedruk het. Die dogtertjie het geprotesteer, sy het nie verstaan waarom haar ma so ontsteld was nie. Maar mami, ek wou net help. Jy het gesê jy is bang vir die deur. Mens praat nie oor sulke dinge met vreemdelinge nie, Mieke. Mens vra niks vir niemand nie. Verstaan jy? Nooit nie. Haar stem was harder as wat sy bedoel het, en sy het gesien hoe Mieke se oogies vol trane skiet. Sy het soos 'n slegte ma gevoel, maar die skaamte was te groot, die verleentheid te diep. Sy het haar kwesbaarheid, haar armoede, haar vrees blootgestel aan 'n man wat duidelik in 'n ander wêreld geleef het. 'n Man wat waarskynlik nie eens geweet het wat dit is om bang te wees om in jou eie huis te slaap nie. Mense soos hy men nie met lewens soos hare nie. Anneliese het dit veels te vroeg in haar lewe geleer. Rykes en armes het dieselfde fisiese ruimte beset, maar hulle het in parallelle universums geleef wat mekaar nooit werklik geraak het nie. En wanneer hulle mekaar wel geraak het, was dit altyd ongemaklik, altyd vernederend vir die een wat onder was. Hulle het by Tannie Sunny se huis aangekom en Anneliese het harder aan die deur geklop as wat sy bedoel het. Die ou dame het oopgemaak met 'n glimlag wat verdwyn het toe sy die uitdrukking op die jong vrou se gesig sien. Wat is fout, kind? Niks nie, Tannie Sunny. Ek is net moeg. Kan Tannie asseblief na Mieke kyk terwyl ek 'n bietjie gaan slaap? Natuurlik. Kom hier, my klein dogtertjie kind. Die vrou het haar arms na Mieke uitgestrek, wat huiwerig gegaan het, terwyl sy steeds met daardie seer oogies na haar ma gekyk het. Anneliese het haar dogter op die voorkop gesoen. Jammer, my liefie. Mami moes nie geskree het nie. Ek is baie lief vir jou, hoor. Mieke het geknik en Anneliese het vinnig weggeloop, terug huis toe. Toe sy binnegaan, het die realiteit van daardie bouvallige woning haar met hernieude krag getref. Die afskilferende mure, die koue sementvloer, die ou en stikkende meubels. En daardie vervloekte deur.
Daardie deur wat nie reg wou toemaak nie, wat die wind en die koue ingelaat het, wat niemand teen niks beskerm het nie. Sy het die stoel weer teen die deur gestoot en na die slaapkamer gegaan, waar sy haarself op die bed gegooi het sonder om eens haar skoene uit te trek. Die trane het toegekom, warm en bitter. Sy het gehuil oor die vernedering dat haar ellende blootgestel is. Sy het gehuil oor die konstante vrees wat in haar gewoon het. Sy het gehuil vir Mieke wat soveel meer verdien het. Sy het gehuil vir haarself, vir die vrou wat eendag gedroom het van 'n ander lewe. Toe sy op 22 swanger geword het, het Anneliese geglo dat Mieke se pa aan haar sy sou bly. Hulle het planne gemaak, gepraat oor trou, oor 'n gesin bou. Maar toe sy hom van die swangerskap vertel, het hy verdwyn. Hy het eenvoudig weggegaan, haar nommer geblokkeer, getrek sonder om 'n adres agter te laat. Haar eie familie, konservatief en streng, het haar uit die huis gejaag. En enkel maar wat swanger was 'n onaanvaarbare skande. Anneliese het probeer smeek, probeer verduidelik, maar die deur is in haar gesig toegeslaan. Letterlik. Haar ma het aan die ander kant gehuil, maar sy het nie oopgemaak nie. Haar pa was onverbiddelik, hy wou haar nooit weer sien nie. Alleen en sonder hulpbronne het Anneliese hierdie goedkoop huurhuis in 'n afgeleë buurt gevind. Sy het tot die laaste moontlike dag tydens haar swangerskap gewerk en elke sent gespaar. Sy het in 'n staatshospitaal geboorte geskenk, alleen met niemand om haar hand vas te hou terwyl die pyn haar verskeur het nie. Toe sy Mieke vir die eerste keer in haar arms hou, het sy 'n stil belofte gemaak. Sy sou daardie kind nooit laat voel dat sy verlate is soos sy self gevoel het nie. Maar om daardie belofte gestand te doen, het al hoe moeiliker geword. Die nagskofte by die hospitaal, waar sy as skoonmaker gewerk het skaars genoeg betaal vir die basiese behoeftes. Daar was geen ruimte vir herstelwerk, vir opknapping, vir enigiets anders as om dag na dag te oorleef nie. En nou het sy die fout gemaak om haar situasie aan 'n vreemdeling te ontbloot. 'n Ryk man wat waarskynlik op hierdie oomblik vir iemand vertel van die arme, patetiese vrou wie se dogter in die straat om hulp gesmeek het. Anneliese het haar gesig in die dun kussing begrawe en toegelaat dat die uitputting haar uiteindelik oorwin. Sy sou 'n bietjie slaap. Daarna sou sy vir Mieke gaan haal. Daarna sou sy weer gaan werk. En die siklus sou voortgaan, want dit was al wat sy kon doen. Dit was al wat oorgebly het. Toe sy 'n paar uur later wakker word, was die son reeds hoër in die bewolkte lug. Anneliese het opgestaan, haar gesig gewas en uitgegaan om Mieke by Tannie Sannie se huis te gaan haal. Die dogtertjie het in haar arms gehardloop sodra sy haar sien en Anneliese het haar styf vasgehou en die reuk van babapoeier wat steeds in haar dogter se krulle getalm het, ingeasem. Dankie, Tannie Sannie. Plesier, kind. Mieke is 'n engel. Ons het hier gespeel met die ou poppies wat ek van my kleindogters gebêre het. Anneliese het met dankbaarheid geglimlag en saam met die dogtertjie huis toe geloop. Hulle het 'n eenvoudige middagete gemaak, rys met eier en 'n tomatieslaai. Mieke het geëet terwyl sy honderdheid gesels het oor Tannie Sannie se poppies en Anneliese het aandagtig geluister terwyl sy probeer het om die oggend se voorval uit haar gedagtes te stoot. Maar dit was onmoontlik om te vergeet. Die beeld van daardie man wat met verrassing na haar gekyk het, Mieke se woorde wat weerklink het, die skaamte wat gebrand het. Anneliese het haar afgevra wat hy gedink het. Waarskynlik niks nie. Waarskynlik het hy dit reeds vergeet. Vir hom was dit niks meer as 'n vreemde oomblik in 'n gewone dag nie. Vir haar was dit nog 'n pynlike herinnering aan hoe klein en onbeduidend haar lewe was. Die middag het sy haarself reggekry vir die nagskof. Sy het vinnig in die koue stort gewas, haar skoon uniform aangetrek en haar hare vasgemaak. Mieke het haar van die bed af dopgehou, doodstil, soos sy altyd was wanneer haar ma regmaak vir werk. Gaan jy weer, mami? Ja, my liefie. Maar Tannie Sannie sal 'n oor in die seil hou, soos altyd. En jy gaan 'n dapper dogtertjie wees en soet slaap. Mieke het geknik, maar Anneliese het die vrees in haar dogter se oogies gesien. Daardie vrees wat geen 3-jarige kind behoort te dra nie. Die vrees om alleen in die donker te wees, in 'n huis wat kraak en kreun in die wind, agter 'n deur wat niks beskerm nie. Anneliese het Mieke herhaaldelik op haar voorkop gesoen, die komberse reggetrek en 'n glas water binne haar bereik neergesit. Sy het die deur nagegaan en die stoel daarteen gestoot. Sy het Tannie Sannie gebel om te sê sy loop nou. En toe het sy vertrek, terwyl sy gevoel het hoe stukke van haar hart met elke tree weg van daardie huis afbreek. Die stap na die bushalte was lank, amper 40 minute,
want sy het nie geld gehad om die naaste bus te haal nie. Anneliese het met haar kop omlaag in die straat afgeloop, verdiep in haar eie gedagtes, toe iets haar laat stilstaan het. Op die sypaadjie voor haar het sy die man van die einde van die straat gesien waar hy 'n ouer vrou gehelp het wat gestruikel het. Hy het die vrou se arm versigtig vasgehou om seker te maak sy is oukei en die inkopiesak wat geval het, opgetel. Die ou vrou het hom oorvloedig bedank en hy het net diskreet geglimlag en geknik asof dit niks was nie. Anneliese het die toneel vir 'n paar sekondes dopgehou voordat sy van koers verander het en 'n ander straat gevat het sodat sy nie by hom hoef verby te loop nie. Maar die beeld het in haar geheue vasgesteek. Daar was iets in daardie eenvoudige gebaar, in daardie vriendelikheid sonder om erkenning te verwag, wat haar geraak het. Miskien, net miskien, het sy daardie man verkeerd beoordeel. Miskien was hy nie so afstandelik as wat hy gelyk het nie. Miskien was daar meer agter daardie perfekte voorkoms. Maar Anneliese het daardie gedagtes weggestoot. Sy kon dit nie bekostig om dwaase hoop te koester nie. Die lewe het haar geleer dat hoop 'n luukse was vir diegene wat keuses gehad het. En sy het geen gehad nie. Daardie nag het die wind sterker begin waai as gewoonlik. Anneliese was by die hospitaal besig om die skoonmaakwaandjie deur die gang op die 3de verdieping te stoot, toe sy 2 verpleegers hoor gesels oor die weervoorspelling. Hulle sê daar kom 'n strawwe storm hierdie oggendure. Almal moet maar hulle vensters goed sluit. Die woorde het Anneliese se maag laat draai. 'n Storm. Haar huis kon skaars 'n sterk byreën hou, wat nog te sê 'n storm. En Mieke was daar alleen aan die slaap agter daardie deur wat nie reg toemaak nie. Sy het haar skof met 'n swaar hart voltooi en elke 5 minute op haar horlosie gekyk. Toe sy uiteindelik 5 uur die oggend kon loop, was die wind reeds onmoontlik sterk. Blare en klein takkies het deur die straat gewaai en die lug het daardie donkergrys kleur gehad wat die ergste voorspel het. Anneliese het feitelik die 40 minute se stap gehardloop, terwyl sy voel hoe die wind teen haar stoot en elke tree bemoeilik. Sy het uitasem by die huis aangekom en die deur met bewende hande oopgemaak. Mieke het rustig geslaap, onbewus van die gevaar wat nader kom. Anneliese het die vensters vir die 3de keer nagegaan, die stoel teen die deur gestoot en saggies gebid dat die storm nie so erg sou wees as wat voorspel is nie. Maar aan die einde van die straat, in sy onberispelike en stil huis, het die man ook die voorspelling gehoor. Hy het in sy sitkamer gesit met 'n glas brandewyn waaraan hy nie eens geraak het nie, terwyl hy stip in die niets staar. Die dogtertjie se woorde het hom die hele dag nie met rus gelaat nie. Kan oom asseblief ons die regmaak? Mamy is bang. Daardie onskuldige stemmetjie, daardie vertrouende oogies. En daarna die paniek op die ma se gesig, die skaamte wat haar laat vlug het, asof sy 'n misdaad gepleeg het. Sy naam was Hendrik, hy was 36 jaar oud, en hy was nie gewoond daaraan om emosioneel geraak te word nie. Hy het sy lewe rondom beheer, voorspelbaarheid en 'n veilige afstand van menslike komplikasies gebou. As die hub van 'n tegnologiemaatskappy wat hy self gestig het, het hy verdiep geleef in syfers, strategieë en besluite wat honderde werknemers geraak het, maar wat niks van sy hart vereis het nie. Hy het gekies om juis daarom in hierdie beskeie buurt te woon. Niemand het hom daar geken nie. Niemand het geweet van sy fortuin of sy posisie nie. Hy kon net nog 'n inwoner wees, onsigbaar in sy vervaardigde normaliteit. Dit was 'n vorm van beheer om mense op 'n afstand te hou, om nie te hoef deel met die gierige kyke, die versoeke en die verwagtinge nie. Maar daardie kind het sy pantser deurboor met die verwoestende gemak van suiwer onskuld. Hendrik het opgestaan en na die venster geloop. Hy het in die rigting van die straat gekyk waar hy geweet het die vrou se huis was. Hy kon dit nie van daar af sien nie, maar hy het presies geweet watter een dit was. Die een met die stikkende heining, die afskilferende verf, die deur waarvan hy nou geweet het dit maak nie reg toe nie. Mamy is bang. Hy het sy oë toegemaak en is teruggevoer na 'n ander tyd, 'n ander plek. Hy was 8 jaar oud en het saam met sy ma in 'n ewe bouvallige huis gewoon, in 'n ewe vergete buurt. Sy pa het hulle verlaat toe hy 3 was en sedertdien was dit net hy en sy ma teen die wêreld. Hy het die nagte onthou wat hy wakker gelê het en na elke geluid, elke kraak geluister het. Hulle voordeur het ook nie goed toegemaak nie. Dit het 'n skreefie gehad wat nie net die koue ingelaat het nie, maar ook die vrees. Vrees dat iemand sou inkom, vrees dat iets sou gebeur, vrees vir die onbekende wat buite geloer het. En hy het sy ma onthou, wat 3 werke gewerk het en uitgeput by die huis gekom het, maar altyd met 'n glimlag vir hom.
Sy het altyd gemaak asof alles oukei was, asof hulle veilig was, asof liefde genoeg was om hulle teen alles te beskerm. Maar dit was nie. Liefde kon nie deure regmaak nie. Liefde kon nie kos op die tafel sit nie. Liefde het nie rekeninge betaal of vervalle huise opgeknap nie. Hendrik het sy oë oopgemaak toe die eerste dik druppels reën teen die venster begin slaan het. Die storm was op pad. Hy het op sy horlosie gekyk, dit was reeds na 11:00 die nag. Hy het die vrou en die kind in daardie brose huis voorgestel, met daardie deur wat nie toemaak nie, en iets binne in hom het omgedraai. Hy kon nie net daar bly sit nie, veilig en gemaklik, wetende dat hulle in gevaar was. Maar hy kon ook nie net uit die bloute verskyn en hulp aanbied nie. Hy het die verleentheid op die vrou se gesig daardie oggend gesien, die vernedering wat sy gevoel het. Sy sou dit nie aanvaar nie. Sy sou waarskynlik die deur in sy gesig toeklap, te trots in haar ellende om aalmoese van 'n vreemdeling te aanvaar. Hendrik het gefrustreerd met sy hand deur sy hare gery. Hy was nie gewoond daaraan om te gee nie. Hy het jare lank onverskilligheid gekweek, die vermoë om net op sy doelwitte, sy maatskappy en sy sukses te fokus. Verhoudings was komplikasies wat hy vermy het. Emosionele betrokkenheid was 'n swakheid wat hy homself nie kon toelaat nie. Maar op daardie oomblik, terwyl hy kyk hoe die reën in intensiteit toeneem en dink aan daardie kind wat met soveel vertroue om hulp gevra het iets in hom meegegee. Die storm het omstreeks middernag met volle woede toegeslaan. Die wind het soos 'n wilde dier gehuil en die bome gevaarlik laat buig. Die reën het in digte gordyne geval en met brutale krag teen dakke en vensters geslaan. In Anneliese se huis het die situasie vinnig wanhoopig geword. Die deur het in die wind begin klap, die stoel was nie genoeg om dit te hou nie. Anneliese het probeer om die tafel ook daarteen te stoot, maar dit was te swaar. Mieke het bang wakker geword van die geraas en begin huil. Mami, ek is bang. Dis alles oukei, my liefie, dis net reën. Anneliese het probeer om haar stem kalm te hou, maar haar hande het gebewe terwyl sy gespartel het om die deur toe te hou. En toe kom daar 'n besonder sterk rukwind, en die deur is eenvoudig uit haar beheer geruk en het teen die muur geslaan met 'n slag wat Mieke laat gel het. Anneliese het dit reggekry om dit weer toe te druk, maar nou was sy ook aan die huil van frustrasie, van vrees, van uitputting. Sy kon nie die hele nag daar staan en die deur vashou nie. Maar as sy dit los, sou die wind dit weer oopwaai. En sê nou maar iets kom in. Sê nou maar iemand maak gebruik daarvan. Sê nou maar Mieke kry seer as die deur klap. Haar gedagtes van paniek is onderbreek deur 'n lig. Deur die skriffie van die deur het Anneliese 'n flitslig sien naderkom. Haar hart het begin jaag. Wie sou dit op hierdie tydstip wees, in die middel van die storm? Maar toe herken sy die silhouet. Dit was hy. Die man van die einde van die straat. Hy het deur die stortreën gestap en 'n boks vasgehou wat gelyk het of dit gereedskap bevat. Anneliese was verlam. Sy kon nie glo wat sy sien nie. Dit het nie sin gemaak nie. Waarom sou hy daar wees? Die klop aan die deur het haar laat opspring. Mieke het agter haar ingehardloop en aan haar bene vasgehou. Wie is dit, mami? Anneliese het na die deur gegaan en deur die beslaane loergaatjie gekyk. Dit was wel hy. Heeltemal deurnat, sy hare aan sy voorkop geplak, maar met 'n kalm uitdrukking op sy gesig. Met bewende hande het sy die deur oopgemaak. Goeienaand. Ek weet dis laat, maar Hendrik het na die deur gewys. Ek het gehoor daar kan probleme met die storm wees. Ek het gekom om na die deur te kyk, as jy my toelaat. Anneliese was sprakeloos. Sy het na hom gekyk, na die reën, na die gereedskapkis, terwyl sy probeer verwerk wat besig was om te gebeur. Dis nie nodig nie, dis te veel moeite. Dis nie moeite nie. En soos dit lyk, is dit wel nodig. Hendrik het 'n respekvolle toon gehou sonder om haar te druk. Ek kan sommer hier buite werk. Ek gaan nie inkom of iets nie. Ek moet net na die struktuur van die deur kyk. Mieke het haar ma se bene gelos en na die deur gehardloop. Dis oom. Oom het gekom om reg te maak. Hendrik het vir die dogtertjie geglimlag, 'n klein maar opregte glimlag. Ek gaan probeer, kleintjie. Anneliese het geen keuse gehad nie, en diep binne was sy te wanhoopig om trots te wees. Sy het geknik. Dankie. Ek baie dankie. Hendrik het geknik en die boks op die grond neergesit. Anneliese het hom dopgehou terwyl hy werk met Mieke in haar arms.
Hy was metodies, hy het die struktuur, die slot en die skarniere ondersoek. Kort het hy haar gevra om die flits vas te hou sodat hy 'n spesifieke punt beter kon verlig. Die reën het steeds hard geval en hom selfs meer deurnat gemaak. Anneliede het sleg gevoel om dit te sien. Sy het 'n ou sambreel gegryp en uitgegaan om dit oor om te hou terwyl Mieke op die drempel van die deur gestaan en gefassineerd toegekyk het. Dis nie nodig nie, het Hendrik gesê, maar sy het aangedring. Oom is hier as gevolg van ons. Dis die minste wat ek kan doen. Hulle het vir amper 'n uur in stilte gewerk. Hendrik het die skarniere reggemaak, die slot verstel en die dele van die hout wat krom getrek was, geskuur. Dit was nie perfekte werk nie, maar dit was funksioneel. Die deur het nou reg toegemaak. Toe hy klaar was, het hy sy eie jas uitgetrek en na Anneliese gekyk. Mag ek? Sy het nie dadelik verstaan nie, maar toe sien sy hy wou die jas in die skriffie aan die kant van die deur indruk om die wind heeltemal uit te blokkeer. Nee, oom kan nie sy jas so bederf nie. Dit is in elk geval klaar nat. En dit gaan help. Sonder om op 'n antwoord te wag, het Hendrik die dik jas in die skriffie gesit en dit as 'n tydelike isolasie gebruik. Toe staan hy op en gee 'n eenvoudige kaartjie vir Anneliede. My nommer. As die deur weer probleme gee, of as jy enigiets nodig het tydens die storm, bel my net. Anneliese het die kaartjie met nat en bewende hande geneem. Daar was geen naam opgedruk nie, net 'n telefoonnommer. Toe sy haar oë ophef om hom weer te bedank, was Hendrik reeds besig om weg te stap, terug deur die reën na sy huis toe. Mieke het aan Anneliede se mou getrek. Hy is gaaf, mami. Anneliese het na haar dogter gekyk, na die deur wat nou perfek toemaak, na die dierjas wat as isolasie dien, en sy het gevoel hoe iets vreemds haar bors saampers. Dit was nie net dankbaarheid nie. Dit was iets meer kompleks, iets meer ontsinnend. Ja, my liefie. Hy is baie gaaf. Daardie nag, vir die eerste keer in jare, het Anneliese sonder vrees geslaap. Die deur was stewig, die wind het nie meer ingekom nie, en Mieke het rustig langs haar geslaap. Maar Anneliede se slaap is deur ander gedagtes versteur. Waarom het hy dit gedoen? Niemand het deesdae enigiets verniet gedoen nie. Sy het dit op die harde manier geleer. So wat was sy bedoeling? Wat wou hy in ruil daarvoor hê? En waarom, ten spyte van al haar twyfel en verdediging, het sy vir die eerste keer in 'n lang tyd vreemd veilig gevoel? In die huis aan die einde van die straat het Hendrik sy klere verander en by die venster gestaan en kyk hoe die storm in intensiteit afneem. Sy hande het nog smeermerke van die gereedskap gehad. Hy kon nie onthou wanneer laas hy daardie hande vir iets anders as tik op sleutelborde of die teken van dokumente gebruik het nie. Maar hy het goed gevoel. Nuttig op 'n manier wat geen direksievergadering of miljoene rand transaksie hom nog ooit laat voel het nie. Hy het in die rigting van Anneliede se huis gekyk en gedink aan klein Mieke, aan die manier waarop sy met soveel vertroue na hom toe gehardloop het. Kinders het daardie gawe om deur die maskers te sien wat volwassenes dra. Sy het nie 'n miljoenêr of 'n afstandelike buurman gesien nie. Sy het net iemand gesien wat gelyk het of hy kon help. En miskien was dit presies wat hy moes wees. Nie die suksesvolle sakeman nie, nie die ryk man wat wegkruip in 'n arm buurt nie. Net iemand wat in staat was om te help. Hendrik het kombuis toe gegaan en vir homself 'n koppie tee gemaak. Hy het by die tafel gaan sit, alleen in sy perfekte en leë huis, en vir die eerste keer in jare iets gevoel wat hy nie regtig kon identifiseer nie. Doelgerigtheid, miskien. Of konneksie. Of bloot die herinnering dat daar 'n wêreld buite sy versigtig geboude mure bestaan het, en dat daar in daardie wêreld mense soos daardie vrou en daardie kind was wat gevegte veg wat hy goed geken het. Hy het sy tee klaar gedrink en gaan slaap, maar die slaap het nie maklik gekom nie. Hy het bly dink aan Anneliede se uitdrukking toe sy die deur oopgemaak en hom daar gesien het. Die skok, die verwarring, maar ook iets wat soos hoop gelyk het. Dit was lank gelede dat iemand so na hom gekyk het. Asof hy in staat was om 'n verskil te maak, om meer te wees as net syfers in 'n bankrekening of titels op 'n besigheidskaartjie. Dit was gevaarlik, hierdie gevoel. Want dit het betrokkenheid beteken, en betrokkenheid het komplikasies beteken. Maar terwyl die reën saggies teen sy venster tik en die wind uiteindelik bedaar, het Hendrik besef dat hy nie meer so baie omgee vir die gevare nie. Soms was sekere dinge die risiko werd. Die dae wat op die storm gevolg het, was vreemd vir Anneliese.
Vreemd omdat sy vir die eerste keer in 'n lang tyd nie in die middel van die nag wakker geskrik het van elke geluid nie. Die deur het nou perfek toegemaak, die huis het veiliger gevoel, en Mieke het rustig geslaap sonder die nagmerries wat haar voorheen getuister het. Maar saam met die fisiese veiligheid het 'n emosionele onrustigheid gekom. Anneliese kon nie ophou dink aan die man aan die einde van die straat nie. Aan sy gebaar, aan die manier waarop hy tydens die storm verskyn het sonder om enigiets in ruil daarvoor te vra. Aan die dierjas wat steeds in die skriffie van die deur geprop was omdat sy nie geweet het hoe om dit terug te gee sonder om indringerig te klink nie. Mieke, aan die ander kant, het nie hierdie volwasse komplikasies gehad nie. Vir haar was alles eenvoudig en magies. Mami, die oom wat ons deur reggemaak het, is oom maak alles reg, het sy tydens ontbyt op die 3de dag na die storm aangekondig terwyl sy haar beentjies opgewonde teen die stoel swaai. Oom maak alles reg. Anneliese kon nie 'n glimlag keer nie. Ja. Want hy het ons deur reggemaak toe dit stikkend was. Hy moet seker baie sterk en baie slim wees. Anneliese het haar koffie pynsend geroer. Ja, hy het regtig gehelp. Maar ons mag hom nie weer pla nie, hoor Mieke. Hy het reeds baie vir ons gedoen. Maar ek wil dankie sê. Mieke het haar lippie laat hang. Mens moet altyd dankie sê as iemand help, jy het dit self gesê. En daarin was sy reg. Anneliese het haar dogter geleer van dankbaarheid, om te erken wanneer iemand iets goeds gedoen het. Maar hoe sê mens dankie sonder om te klink of jy jouself bevoordeel? Hoe wys mens erkenning sonder om meer verleentheid te skep? Later, terwyl Mieke met haar min speelgoed gespeel het, het Anneliese sy jas versigtig gewas. Dit was van 'n fyn en duur materiaal, dit het waarskynlik meer gekos as wat sy in 'n maand verdien het. Sy het dit met aandag laat droog word, dit versigtig opgevou en in 'n skoon sak gesit. Sy sou wag totdat sy hom in die straat sien en dit vinnig teruggee. Sonder om 'n ophef te maak, sonder om die interaksie te verleng. 'n Eenvoudige dankie en dan weer aangaan. Maar die dae het verbygegaan en sy het hom nie gesien nie. Dit was asof hy weer onsigbaar geword het, daardie afstandelike figuur wat mens soms sien in of uitgaan by sy huis, maar wat nooit werklik met die buurt meng nie. Mieke het egter nie vergeet nie. Een middag, terwyl Anneliese besig was om aandete te maak, het die dogtertjie verskyn met 'n vel papier en inkleerpotlode. Ek gaan 'n prentjie teken vir oom, maak alles reg. Mieke, my liefie, dis nie nodig nie. Maar ek wil. Haar oogies het geblink met vasberadenheid. Ek gaan 'n mooi huis vir hom teken. Anneliese het nie die hart gehad om haar dogter te ontmoedig nie. Sy het haar laat teken terwyl sy klaar gekook het, en toe Mieke die resultaat bring, het haar hart saamgetrek. Dit was 'n eenvoudige tekening gemaak met die onpresiese hand van 'n 3-jarige. Maar daar was iets roerends aan. 'n Huis met geel mure, 'n deur wat goed toe is, vensters met gordyne en op die stoep 'n bruin hond. In die lig was 'n reuse geel son. En langs die huis was 3 mense wat hande vashou, geteken met stokkies wat buite proporsie, maar herkenbaar was. Wie is hierdie mense, my kind? Hierdie een is ek, hierdie is mami, en hierdie is oom, maak alles reg. Mieke het trots gewys. Want hy het na ons gekyk in die storm. Anneliese het gevoel hoe haar oë brand. Hoe verduidelik mens vir 'n kind dat die wêreld nie so werk nie? Dat mense van verskillende wêrelde nie meng nie, nie hande vashou in gelukkige tekeninge nie. Dat daardie man sy eie lewe gehad het, sy eie probleme, en dat hulle net 'n verbygaande goeie daad op sy gewete was. Maar toe sy na Mieke se stralende glimlag kyk, kon sy nie daardie onskuld vernietig nie. Dis pragtig, my liefie. Baie mooi. Kan ons dit vir hom gee? Asseblief. Anneliese het gesig. Ons kan probeer. Maar hy kan dalk besig wees, hoor. Ons kan nie kwaad word as hy ons nie kan ontvang nie. Mieke het opgespring van vreugde en Anneliese het haarself betrap dat sy dink sy maak dalk 'n fout. Maar dit was reeds te laat om terug te draai. Die volgende dag, 'n Vrydag, het Anneliese kort na middagete saam met Mieke uitgegaan. Sy het die skoon jas in 'n sak gedra en Mieke het die tekening met albei hande vasgehou en dit soos 'n kosbare skat hanteer. Hulle het in die straat afgestap na die huis aan die einde. Die heining was perfek geknip, die tuin onberispelik, die deur wat nooit gekraak het nie. Anneliese het die bekende onsekerheid in haar bors voel druk. Wat het hulle daar gedoen? Waarom kon sy nie net die dinge laat soos dit was nie? Maar Mieke het reeds na die hekkie gehardloop. Kom, mami.
Anneliese het diep asem gehaal en die klokkie gedruk. Die musikale klank het aan die ander kant weerklink, en toe hoor hulle voetstappe. Die deur het oopgegaan en daar was hy in 'n denim en 'n eenvoudige hemp, sy hare effens deurmekaar asof hy pas van 'n middagslaapie wakker geword het. Vir 'n oomblik het albei net na mekaar gekyk. Anneliese het weer die hitte in haar gesig gevoel, maar hierdie keer het sy haarself gedwing om te praat. Hallo. Jammer om te pla. Ek het net gekom om oom se jas terug te gee. Ek het dit gewas en... Sy het die sak uitgehou, maar Mieke het haar onderbreek. En ek het 'n prentjie vir oom geteken. Die dogtertjie het die papier trots omhoog gehou. Hendrik het na die tekening gekyk en iets in sy uitdrukking het verander. Dit het sagter geword, amper kwesbaar. Hy het op sy knieë gegaan om op dieselfde hoogte as Mieke te wees en die papier versigtig geneem asof dit iets broos en waardevol was. Het jy dit vir my geteken? Ja. Dis 'n mooi huis met 'n deur wat reg toemaak. En daar is 'n hond, want almal het 'n hond nodig. En hierdie is ons. Mieke het na die stokkiesfigure gewys. Ek, mammie en oom. Hendrik het die tekening vir 'n lang oomblik bestudeer. Anneliese het gesien hoe sy keel beweeg asof hy iets afsluk. Toe hy sy oë ophef, was daar 'n emosie wat sy nie kon identifiseer nie. Dis die mooiste prentjie wat ek nog ooit gekry het. Dankie, Mieke. Plesier. Hou oom regtig daarvan? Ek hou baie daarvan. So baie dat ek dit op 'n spesiale plek gaan sit. Hy het opgestaan terwyl hy die tekening versigtig vashou. Wil julle inkom? Ek kan warm sjokolade maak. Anneliese wou begin weier, maar Mieke het reeds gefassineerd ingestap. Het oom 'n regte hond? Hendrik het geglimlag. Ek het ja. Wil jy hom ontmoet? Ja. Anneliese het haarself binne in sy huis gevind, steeds met die sak met die jas. Die huis was van binne selfs meer perfek as van buite. Alles skoon georganiseerd, minimalisties tot die uiterste. Amper steriel in sy volmaaktheid. Daar was geen foto's teen die mure nie, geen persoonlike items in sig nie. Dit het meer soos 'n vertoonlokaal as 'n tuiste gelyk. Hendrik het hulle na die kombuis gelei, waar 'n ou labrador sy kop met lui belangstelling uit sy mandjie opgelig het. Hierdie is Boesman. Hy is reeds 12 jaar oud, so hy is baie rustig. Mieke het versigtig nader gekom en haar handjie uitgesteek. Die hond het aan haar gesnyf en toe haar vingers gelek, wat die dogtertjie laat lag het. Terwyl Mieke besig was met Boesman, het Hendrik warm sjokolade gemaak. Anneliese het ongemaklik in die kombuis gestaan en nie geweet waar om haar hande of haar oë te hou nie. Jammer dat ons so by oom se huis ingebars het. Mieke het aangedring. Dis nie nodig om jammer te sê nie. Ek het julle genooi. Hendrik het die sjokolade in 3 bekers geskink. En ek is bly julle het gekom. Hulle het by die tafel gaan sit, Mieke tussen hulle, terwyl sy opgewonde oor Boesman gesels het en die hond gevryf het wat by haar voete kom lê het. Hendrik het die dogtertjie se vrae met geduld beantwoord en Anneliese het hom diskreet dopgehou. Daar was iets hartseer aan hierdie man, het sy besef. Onder die kalm en beheerde voorkoms was daar 'n eenaamheid wat sy herken het omdat sy 'n soortgelyke een gedra het. Dit was asof albei in hulle eie isolasies was, gebou om verskillende redes, maar ewe doeltreffend. Mag ek iets vra? Hendrik se stem het haar uit haar gedagtes geruk. Natuurlik. Waarom woon julle in daardie huis? Ek bedoel. Hy het gelyk of hy spyt was oor die vraag. Jammer, dit is nie my besigheid nie. Anneliese het styf geword. Dis wat ek kan bekostig. Ek het nie baie opsies nie. Ek wou nie aanstoot gee nie. Dis net dit lyk gevaarlik. Veral vir 'n kind. Ek doen wat ek kan. Verdediging het in haar stem deurgeklink. Ons is nie almal so bevoorreg om te kan kies waar ons woon nie. Daar was 'n ongemaklike stilte. Mieke, wat die spanning aangevoel het, het opgehou om met Boesman te speel en met kommer van die een na die ander gekyk. Hendrik het gesug. Jy is reg, jammer. Ek het geen reg om oor jou situasie te oordeel nie. Anneliese het styf geknik. Sy het haar warm sjokolade klaargemaak en opgestaan. Ek dink ons moet maar gaan. Dankie vir die sjokolade. Mami, maar ek wou nog bly. Het Mieke begin protesteer, maar Anneliese het haar reeds aan die hand gevat. Hendrik het hulle na die deur vergesel.
Voordat hulle uitgaan, het hy Anneliese se arm liggies aangeraak en haar laat stilstaan. Haai. Regtig, jammer. Ek wou nie, dis net dat ek bekommerd is. Oor julle twee. Anneliese het na hom gekyk, verras deur die opregtheid in sy stem. Hoekom? Oom ken ons nie eens nie. Hendrik het gehuiwer en vir 'n oomblik het dit gelyk of hy iets belangriks gaan sê. Maar toe skud hy net sy kop. Mense het nie baie tyd nodig om te sien dat sommige mense dit verdien om veilig te wees nie. En julle verdien dit. Anneliese het nie geweet wat om daarop te antwoord nie. Sy het net geknik en uitgegaan terwyl sy Mieke se hand vashou. Terwyl hulle terugstap huis toe, het sy een keer teruggekyk en gesien dat hy steeds by die deur staan en hulle dophou. Later, nadat sy vir Mieke in die bed gesit het, het Anneliese wakker gelê en dink aan daardie middag. Aan sy woorde, aan die manier waarop hy Mieke se tekening vasgehou het asof dit kosbaar was. Aan die hartseer wat sy in sy oë gesien het, so soortgelyk aan haar eie. Miskien was hy nie so anders as wat sy gedink het nie. Miskien was hy onder die dierklere en die perfekte huis ook, maar net iemand wat probeer oorleef in sy eie vorm van eenaamheid. Dit was 'n gevaarlike gedagte. Want dit het moontlikhede oopgemaak wat Anneliese geleer het om nie te oorweeg nie. Moontlikhede van konneksie, van begrip, van iets wat gevaarlik baie na hoop gelyk het. En hoop, het sy goed geweet, was die gevaarlikste ding wat iemand soos sy kon toelaat om te voel. In die huis aan die einde van die straat het Hendrik Mieke se tekening met 'n magneet teen die yskasdeur vasgesit. Dit was die enigste item in daardie hele onberispelike kombuis wat nie 'n praktiese funksie gehad het nie. Die enigste tikkie kleur en lewe in 'n ruimte wat meer soos 'n tydskrifkatalogus gelyk het. Hy het bly kyk na daardie stokkiesfigure wat hande vashou, na die reuse geelson, na die huis met die deur wat goed toe is. En vir die eerste keer in jare het sy perfekte en leë huis gelyk presies soos wat dit was, 'n mooi plek waar niemand werklik geleef het nie. Hy het aan Anneliese gedink en die manier waarop sy so verdedigend geword het toe hy oor die huis uitgevra het. Dit was nie sy bedoeling om te kritiseer of te oordeel nie. Maar hy het in haar dieselfde gekrenkte trots herken wat hy self jare lank gedra het, dieselfde behoefte om te bewys dat sy alleen kon oorleef, dat sy niemand se hulp nodig gehad het nie. Maar hy het beter as enigiemand geweet wat die prys van daardie gedwonge onafhanklikheid was. Hy het geweet hoe dit was om alles alleen te dra, hoe dit was om krag voor te gee wanneer mens van binne stikkend is. En anders as toe hy 'n kind was en daar niemand was om sy ma te help nie, het hy nou hulpbronne gehad. Hy het die vermoë gehad om 'n verskil te maak. Die vraag was net hoe om dit te doen sonder om Anneliese se trots te kweek, sonder om dit soos almoses te laat klink, sonder om meer afstand tussen hulle te skep wanneer alles wat hy wou hê die teenoorgestelde was. Die volgende week het 'n vreemde roetine vir Anneliese gebring. Klein dinge het begin gebeur, dinge wat sy nie maklik kon verduidelik nie. Maandag, toe sy terugkom van haar nagskof, het sy 'n plastieksak aan die deurknop gevind. Binne-in was vars brood, nog warm, en 'n boks melk. Geen briefie nie, geen verduideliking nie. Net die kos. Anneliese het in die leë straat rondgekyk terwyl die son net begin het om die horison te verlig. Wie sou dit daar gelaat het? En hoekom? Sy het die sak binne toe geneem, verdeel tussen dankbaarheid en ongemak. Sy het nie daarvan gehou om dinge te aanvaar sonder om die oorsprong te ken nie. Maar Mieke het ontbyt nodig gehad, en die geld was min tot die volgende betaling. Dinsdag het dit weer gebeur. Hierdie keer was dit 'n houer met tuisgemaakte sop nog. Warm. Anneliese het die vertroostende reuk van groente en hoender geruik, en haar maag het gegrom. Sy het inderdaad nie 'n ordentlike maaltyd gehad nie. Sy het op koffie en brood oorleef om seker te maak Mieke het genoeg. Woensdag was dit vars vrugte. Rooi en blink appels, ryp piesangs, druiwe sonder pitte waarvan Mieke so baie gehou het. En donderdag, toe sy in die donker van die vroeë oggendure by die huis aankom, was die stoep se lig aan. Nie die dowwe en flikkerende lig wat sy altyd aangelos het nie, maar 'n sterk en konstante beligting wat die ingang van haar huis in 'n veilige en verwelkomende plek verander het. Anneliese het in die middel van die straat gaan staan en na daardie lig gekyk. Sy het geweet wie dit was. Dit moes hy wees. Maar hoekom? Wat wou hy met dit alles bereik? Sy het die huis binne gegaan en die lig nagegaan. Iemand het die ou gloeilamp met 'n nuwe, baie sterker een vervang. En hulle het 'n bewegingssensor geïnstalleer.
Die lig het outomaties aangegaan wanneer iemand nader kom. Anneliese het op die rand van die bed gaan sit en gekyk hoe Mieke rustig slaap. Die vraag het sonder ophou in haar kop gemaal. Moet sy hom konfronteer? Moet sy dankie sê? Moet sy hom vra om op te hou? Maar die ongemaklike waarheid was dat daardie anonieme hulp 'n verskil gemaak het. Sy kon 'n paar rand spaar met die kos wat verskyn het. Sy het veiliger gevoel met die lig wat outomaties aangaan. En vir die eerste keer in 'n lang tyd het sy nie alles heeltemal alleen in die gesig gestaar nie. Dit was skrikwekkend, maar dit was ook so 'n groot verligting dat dit seer geknoop het. Oor die naweek het Anneliese besluit sy moet iets sê. Sy kon nie net aanhou aanvaar sonder om ten minste erkenning te gee nie. Sy het gewag totdat sy Hendrik Saterdagoggend by sy huis sien uitkom, waarskynlik om inkopies te gaan doen, en hom op die sypaadjie voorgekeer. Goeiemôre. Haar stem was stewiger as wat sy gevoel het. Hendrik het gaan staan en gelyk of hy werklik verras was om haar te sien. Goeiemôre, Anneliese. Dit was die eerste keer dat hy haar naam gebruik het, en op een of ander manier het dit haar uit koers gebring. Ek moet met oom praat. Natuurlik. Wil jy inkom? Nee, hier is reg. Anneliese het haar arms gevou, 'n verdedigende houding wat sy herken het, maar nie kon vermy nie. Dis oor die dinge wat by my deur verskyn. Hendrik het 'n neutrale uitdrukking gehou. Watter dinge? Moenie maak asof oom nie weet nie. Die kos, die vrugte, die nuwe lig. Dit was oom, was dit nie? Hy het vir 'n oomblik gehuiwer en toegeknik. Dit was. Hoekom? Want ek kan help. En julle het hulp nodig. Die eenvoudige en direkte antwoord het haar onverhoeds betrap. Anneliese het verskonings verwag, ingewikkelde verduidelikings. Nie daardie rou eerlikheid nie. Ek het nie om hulp gevra nie. Ek weet. Maar dit beteken nie dat jy dit nie nodig het nie. Anneliese het die woede voel opstoot, daardie bekende woede van iemand wat vir alles alleen moes veg. Dink om ek kan nie na my dogter kyk nie. Dat ek so 'n slegte ma is dat ek almoses van vreemdelinge nodig het. Nee. Hendrik het 'n tree vorentoe gegee, sy stem het in intensiteit toegeneem. Ek dink presies die teenoorgestelde. Ek dink jy is 'n ongelooflike ma wat tot die uiterste werk om die beste vir jou dogter te gee. Ek dink jy dra 'n gewig wat niemand alleen behoort te dra nie. En ek dink om hulp te vra maak jou nie swak nie, dit maak jou menslik. Die woorde het Anneliese soos 'n vuishou in die maag getref. Sy het die trane in haar oë voel brand, maar sy het hulle met krag teruggehou. Sy gaan nie voor hom huil nie. Sy gaan nie nog swakheid wys nie. Ek het nie oom se jammerte nodig nie. Dis nie jammerte nie. Hendrik het gesug en met sy hand deur sy hare gery in 'n gebaar van frustrasie. Dis identifikasie, miskien. Ek het in 'n huis soos joune groot geword. Met 'n ma wat gewerk het tot sy omgeval het van moegheid. Wat moes kies tussen eet of my skoolbehoeftes koop? Wat vir my geglimlag het selfs wanneer ek geweet het sy is van binne stikkend. Anneliese het na hom gekyk, werklik na hom gekyk, vir die eerste keer. Sy het verby die mooi klere en die perfekte huis gesien. Sy het die kind gesien wat hy moes gewees het, die seentjie wat honger en vrees en onsekerheid geken het. Niemand het haar gehelp nie. Hendrik se stem het laer geword, meer belaai. Nie toe sy siek geword het nie. Nie toe ons huis verloor het nie. Nie toe sy dit die nodigste gehad het nie. En ek was te klein, te magteloos om enige verskil te maak. Hy het reguit in Anneliese se oë gekyk. Maar nou is ek nie meer nie. Nou het ek hulpbronne, ek het die vermoë om te help. En as ek vir jou en vir Mieke kan doen wat niemand vir my ma gedoen het nie, waarom sou ek dit nie doen nie? Die stilte wat gevolg het, was swaar gelaai met ongesêde emosies. Anneliese het gevoel hoe iets binne in haar beweeg, 'n weerstand wat begin meegee. Ek weet nie hoe om hiermee te handel nie, het sy uiteindelik erken, haar stem amper 'n fluistering. Ek weet nie hoe om hulp te aanvaar sonder om minderwaardig te voel nie. Dit maak jou nie minderwaardig nie. Dit maak jou net menslik. Hendrik het 'n klein hartseer glimlag gegee. En kyk, dit hoef nie 'n groot drama te wees nie. Ek vra niks terug nie, ek verwag nie ewige dankbaarheid nie. Ek wil net weet dat jy veilig is en kos het. Dis al. Anneliese het stadig geknik terwyl sy dit steeds verwerk. Reg so, maar as oom gaan aanhou. Laat my ten minste op een of ander manier iets terugdoen. Ek hou nie daarvan om gunste verskuldig te wees nie.
Jy is niks verskuldig nie. Maar as dit jou beter laat voel. Hendrik het vir 'n oomblik nagedink. Wat daarvan as jy my leer om ordentlik te kook? Elke keer as ek probeer om iets meer as kitsnoedels te maak, loop dit op 'n ramp uit. Anneliese kon nie 'n klein laggie keer nie. Regtig. Regtig. Boesman is moeg daarvoor dat hy die enigste rede is waarom ek die kombuis onderhou. En so, sonder groot verklarings of seremonies, het iets tussen hulle verander. Dit was nog nie vriendskap nie, miskien nie eens volle vertroue nie. Maar dit was 'n begin. 'n Tentatiewe verstandhouding dat hulle net dalk, nie so alleen hoef te wees nie. In die dae wat gevolg het, het Anneliese begin om 'n bietjie te ontspan. Wanneer sy kos by die deur gevind het, het sy dit met minder weerstand aanvaar. Wanneer sy Hendrik in die straat sien, het sy gewaai in plaas daarvan om haar oë weg te draai. En wanneer Mieke gevra het om vir oom maak alles reg en Boesman te gaan kuier, het sy dit toegelaat, solank dit op redelike tye was. Hendrik, op sy beurt, het begin om meer teenwoordig te wees. Nie op 'n indringerige manier nie, maar beskikbaar. Hy het 'n kraan reggemaak wat gedrup het. Hy het speelgoed gebring wat hy gesê het oor was by sy huis, hoewel Anneliese vermoed het dat hy dit spesiaal vir Mieke gekoop het. Een middag, terwyl Mieke in Anneliese se klein agterplaasie met Boesman onder toesig speel, het Hendrik en Anneliese op die trappe van die stoep gesit, elk met 'n koppie koffie. Mag ek jou 'n persoonlike vraag vra? Hendrik het die gemaklike stilte wat ontstaan het, verbreek. Dit hang af van die vraag. Mieke se pa is hy in die prentjie. Anneliese het styf geword, maar daar was iets in sy stem, opregte nuuskierigheid sonder oordeel, wat haar laat antwoord het. Nee. Hy het weggegaan toe hy van die swangerskap hoor. Hy het nie teruggekyk nie. Ek is jammer. Ek is nie. Die antwoord was harder as wat sy bedoel het. Ek bedoel, dit het destyds seer gekry. Maar nou sien ek dit was beter so Mieke het nie iemand nodig wat haar van die begin af nie wou hê nie. Hendrik het pynsend geknik. In jou familie. Hulle het my weggejaag toe ek swanger word. 'n Ongetroude swanger dogter was dit 'n groot skande vir hulle om te dra. Bitterheid het in haar woorde deurgeklink. My ma wou my ondersteun, dink ek. Maar my pa was onversetlik. Dit was sy huis, sy reëls. Dit is verskriklik. Dis die lewe. Anneliese het haar skouers opgetrek, maar Hendrik het die pyn gesien wat sy probeer wegsteek het. En oom? Is oom se ma nog daar? Hendrik se uitdrukking het toegesluit. Nee. Sy is oorlede toe ek op universiteit was. Ek is jammer. Ek ook. Elke dag. Hy het na Mieke gekyk wat speel, 'n hartseer glimlag op sy lippe. Sy sou daarvan gehou het om Mieke te ken. My ma wou altyd kleinkinders hê. Anneliese het gevoel hoe haar hart saamtrek. Sy sou trots gewees het op oom. Op die man wat oom geword het. Hendrik het na haar gekyk, verras deur die onverwagte vriendelikheid. Dink jy so? Ek dink so, dis nie almal wat dit reg kry om suksesvol te word in die lewe en steeds te onthou waar hulle vandaan kom nie. Die meeste vergeet of maak asof hulle vergeet. Mens kan nie vergeet nie. Dit bly in jou gemerk, weet jy. Die honger, die koue, die vrees. Selfs wanneer jy alles het, onthou jy steeds hoe dit is om niks te hê nie. Anneliese het geknik, sy het dit perfek verstaan. Hulle het vir 'n rukkie in stilte gesit en net gekyk hoe Mieke probeer om Boesman te leer om 'n balletjie te gaan haal. Dankie, het Anneliese uiteindelik gesê. Vir alles. Vir die deur, vir die kos, vir die lig. Vir om hier te wees. Hendrik het geglimlag, 'n opregte en warm glimlag. Plesier. En dankie vir jou ook. Vir wat? Omdat jy my laat deel word het hiervan. Hy het vaagweg na Mieke en Boesman gewys. Omdat jy my laat nuttig wees op 'n manier wat werklik saak maak. Anneliese het na hom gekyk en die eenaamheid gesien wat sy herken het, weerspieël in sy eie oë. Twee mense wat deur hulle eie stories beseer is, wat probeer om 'n pad deur die pyn te vind. En miskien, net miskien, vind hulle daardie pad saam. Dit was skrikwekkend. Dit was ongemaklik. Maar dit was ook die ding wat die meeste na hoop gelyk het wat Anneliese in 'n lang tyd gevoel het. En hierdie keer het sy nie probeer om dit weg te stoot nie. Die weke het verbygegaan en 'n nuwe roetine het gevestig geraak, anders as enige iets wat Anneliese geken het.
Vir die eerste keer sedert Mieke gebore is, het sy nie gevoel dat sy alles heeltemal alleen in die gesig staar nie. Hendrik het meer gereeld begin verskyn, altyd met geloofwaardige verskonings. Hy het hulp nodig gehad om geskenke vir sy werknemers te kies. Boesman was verveeld en het geselskap nodig gehad. Daar was kos oor van middagete en dit sou 'n mors wees om dit weg te gooi. Anneliese het deur die verskonings gesien, maar sy het nie soveel omgegee as wat sy gedink het sy sou nie. Die waarheid was dat sy teenwoordigheid iets vertroostends geword het. Iemand met wie sy kon gesels nadat Mieke gaan slaap het. Iemand wat verstaan het van groot word met min en om elke klein oorwinning te waardeer. Een Saterdagmiddag het Hendrik met 'n bekommerde uitdrukking verskyn. Anneliese was besig om wasgoed op die tydelike wasgoedlyn op te hang toe sy hom sien aankom. "Alles reg?" vra sy terwyl sy spanning opmerk. "Onthou jy dat jy aangebied het om my te leer kook?" "Ek onthou." "Wel, ek het min of meer beloof om maandag aand vir my span aandete te maak. Iets informeels by my huis om 'n projek te vier wat ons afgehandel het. En ek het geen idee wat ek doen nie." Anneliese kon nie haar laggie keer nie. Oom het beloof om vir verskeie mense te kook sonder om te weet hoe om te kook. Dit het op daardie oomblik na 'n goeie idee gelyk. Hendrik het met sy hand deur sy hare gery verleë. "Ek wou iets persoonliks doen, weet jy? In plaas daarvan om net duur kos te bestel. Maar nou besef ek kan my hele span vergiftig." "Nou goed, kom hier." Anneliese het gewys dat hy haar binne toe moet volg. "Ons gaan 'n intensiewe les in basiese kookkuns doen." Mieke het sy geroep na haar dogter wat in die slaapkamer speel. "Ons gaan vir oom maak alles reg help om te kook." Mieke het aangehardloop gekom, opgewonde. "Gaan ons koek bak?" "Nog nie, my liefie. Eers gaan ons hom leer om regte kos te maak." Hulle het die hele middag in Anneliese se klein kombuisie deurgebring. Sy het Hendrik geleer hoe om 'n eenvoudige, maar smaaklike beesvleis stroganoff te maak, met los rys en 'n mooi slaai. Hendrik was aan die begin onbehandig, hy het die groente in heeltemal verskillende groottes gesny, foute gemaak met die hoeveelheid sout, maar daar was iets bekoorlik aan sy vasberadenheid. Mieke het gehelp deur bestanddele te meng en alles te proe, en sy het haarself heeltemal vuil gesmeer in die proses. Boesman het by die deur gelê en alles met hondebelangstelling dopgehou. "Nee, oom moet dit fyner sny." Anneliese het die mes uit Hendrik se hande geneem en gedemonstreer. "So, kyk. Jy laat dit so maklik lyk. Dis omdat ek dit al jare lank doen. Oom sal die slag kry." Toe die stroganoff uiteindelik gereed was, het hulle saam geproe. Hendrik het 'n uitdrukking van verrassing gemaak. "Dit is regtig goed." "Natuurlik is dit. Ek het oom geleer." Anneliese het trots geglimlag. Mieke het met smaak geëet en verklaar dat dit die beste kos in die wêreld was. Hulle het al 3 by die klein kombuistafel gaan sit, Boesman aan Mieke se voete, en vir 'n oomblik het dit amper soos 'n normale gesinstoneel gelyk. Anneliese het haarself betrap dat sy Hendrik dophou waar hy met Mieke speel, terwyl hy 'n vliegtuigie met die lepel maak om die dogtertjie te laat meer eet. Sy het gesien hoe hy opreg liefdevol met haar was, hoe hy opgehelder het wanneer Mieke lag. Dit was nie vals of gedwonge nie. Dit was eg. "Dankie vir vandag," het Hendrik gesê nadat hulle klaar geëet en saam skottelgoed gewas het. "Nie net vir die kookles nie, maar vir dit alles." "Dit alles wat?" "Dit." Hy het vaagweg rondom hom gewys. "Die gevoel van 'n tuiste. Dit is lank gelede dat ek dit gevoel het." Anneliese het gevoel hoe iets in haar bors saampers. "Oom se huis is pragtig. Baie mooier as hierdie een." "Mooi, maar leeg?" Hendrik het teen die toonbank geleun en by die klein venstertjie uitgekyk. "Weet jy hoe dit voel as jy alles materieels het, maar voel dat iets fundamenteels kort?" "Ek kan nie sê ek weet nie." Anneliese het sonder humor gelag. "Ek het nog nooit alles materieels gehad nie." "Jammer, ek wou nie ongevoelig klink nie. Dit het nie so geklink nie. Net anders. Ons probleme is maar baie verskillend." Hendrik het omgedraai om na haar te kyk. "Is hulle? Want van my kant af gesien, is ons albei alleen en probeer ons sin vind te midde van die chaos. Behalwe dat jy vir Mieke het om sin aan jou lewe te gee." "Ek het wat?" "Maatskappy. Syfers in 'n bankrekening." Die kwesbaarheid in sy stem was tasbaar.
Anneliese het weer verby die voorkoms gesien. Sy het die eenname man gesien wat in daardie perfekte huis gewoon het sonder iemand om dit mee te deel. Oom het vir Boesman, het sy probeer om die atmosfeer te lig. Hendrik het geglimlag. Ek het ja. Boesman is wonderlik. Maar selfs hy word oud en moeg. En wanneer hy gaan? Sy stem het gebreek. Gaan ek weer heeltemal alleen wees? Mieke het daardie oomblik gekies om na Hendrik toe te hardloop en sy been vas te hou. Oom is nie alleen nie. Oom het vir ons. Hendrik het op sy knieë gegaan en die dogtertjie omhels, terwyl hy sy oë vir 'n oomblik toemaak. Toe hy hulle oopmaak, was hulle blink van ongestorte emosie. Jy is reg, kleintjie. Ek het vir julle. Anneliese het gevoel hoe haar hart breek en terselfdertyd weer opgebou word. Sy het 'n man gesien wat alles gehad het, maar niks van wat werklik saak gemaak het nie. En sy het ook gesien hoe Mieke in haar onskuld reeds as deel van hulle lewens aangeneem het. Dit was gevaarlik, hierdie groeiende gehegtigheid. Want wat sou gebeur wanneer Hendrik moeg word vir hierdie storie van armoede? Wanneer hy teruggaan na sy wêreld van besigheid en belangrike verpligtinge? Mieke se hart sou gebreek wees en Anneliese sou die stukke moes optel. Maar toe sy op daardie oomblik na hom kyk, waar hy Mieke vashou asof sy kosbaar is, het Anneliese nie iemand gesien wat maklik sou weggaan nie. Sy het iemand gesien wat net so alleen soos sy was, net so behoeftig aan konneksie soos sy, net so bang vir die moontlikheid om seer te kry soos sy. In die dae wat gevolg het, het Hendrik se teenwoordigheid al hoe meer konstant geword. Hy het begin om 'n paar keer per week vir aandete te verskyn en altyd bestanddele saamgebring sodat hulle saam kon kook. Anneliese het daarop aangedring om hom te leer, en hy het daarop aangedring om te leer, selfs al het albei geweet dit was net 'n verskoning. Een aand, nadat Mieke gaan slaap het, het hulle in die klein sitkamertjie gesit, elk met 'n koppie tee. Die ou televisie was aan op een of ander nuusprogram waarna nie een van hulle werklik gekyk het nie. Mag ek jou iets vra, het Anneliese die stilte verbreek. Altyd. Waarom woon oom in hierdie buurt? Ek bedoel, oom het duidelik geld om enige plek te woon. Waarom hier? Hendrik het vir 'n oomblik stil gebly en die antwoord oorweeg. Want hier weet niemand wie ek is nie. Niemand wil enigiets van my hê behalwe om 'n normale buurman te wees nie. Daar is geen verwagtinge nie, geen mense wat probeer om nader te kom uit belangstelling nie. Selfopgelegde eenaamheid. Iets soos dit. Hy het hartseer geglimlag. Nadat die maatskappy gegroei het, het ek besef ek kon nie meer onderskei wie van my hou en wie van my bankrekening hou nie. Toe het ek besluit om te vereenvoudig, om myself van alles te verwyder. En is oom gelukkig so? Ek het gedink ek is. Totdat julle twee in my lewe gekom het. Hendrik het intens na haar gekyk. Nou sien ek dat wat ek geluk genoem het, net 'n afwesigheid van komplikasies was. Dit is nie dieselfde ding nie. Anneliese het gevoel hoe die lig tussen hulle dik word. Daar was iets besig om te verander, iets wat dieper gegaan het as net bure wat mekaar help. Hendrik, het sy begin, maar sy het nie geweet hoe om verder te gaan nie. Ek weet. Hy het opgestaan, duidelik het hy ook die spanning aangevoel. Dit is laat. Ek moet maar gaan. Anneliese het hom na die deur vergesel. Voordat hy uitgaan, het Hendrik gaan staan en omgedraai. Anneliese, ek wil hê jy moet weet dat. Wat dit ook al is wat tussen ons gebeur, dit vir my eg is. Dit is nie verveling nie, dit is nie almoese nie, dit is nie 'n projek van 'n skuldige gewete nie. Dit is eg. Voordat sy kon antwoord, was hy reeds weg, besig om in die donker straat af te stap na sy huis toe. Anneliese het by die deur bly staan, haar hart het vinnig geklop, haar kop het gedraai. Dit was vir haar ook eg. Meer eg as enigiets wat sy in 'n lang tyd gevoel het. En dit het haar skrikkerig gemaak. Die volgende Sondag het Hendrik met 'n onverwagte voorstel verskyn. Anneliese was in die agterplaas besig om 'n heining te probeer regmaak wat op die punt was om te val toe hy daar aankom. Ek het 'n guns nodig, het hy gesê, en daar was iets huiwerigs in sy stem. Natuurlik. Wat is dit? Maandag aand, daardie aandete waarvan ek gepraat het. My span gaan daar wees, en ek het gewonder of jy en Mieke dalk ook sou wou kom. Anneliese het opgehou met wat sy doen en hom verras aangekyk. Na oom se werksaandete toe gaan. Ek weet dit klink vreemd. Maar die waarheid is dat hulle meer as net werknemers is.
Hulle is vriende op 'n manier. En ek wou hê hulle moet die mense ontmoet wat vir my belangrik geword het. Hy het liggies bloos. Julle het vir my belangrik geword. Anneliede het gevoel hoe haar maag 'n draai maak. Hendrik, ek weet nie, ek het nie klere wat geskik is vir so iets nie, en Mieke is 'n kind, dit kan dalk vervelig wees vir oom se vriende. Asseblief. Die eenvoud van die versoek, sonder argumente of aandrang, was meer oortuigend as wat enige ingewikkelde toespraak kon wees. Nou goed. Ons sal kom. Die glimlag wat Hendrik se gesig verlig het, was enige ongemak werd wat Anneliese voorsien het. Maandag het veel te vinnig gekom. Anneliese het die hele middag senuweeagtig deurgebring en 3 keer van klere verander. Al die opsies het ewe onvoldoende gelyk. Sy het uiteindelik besluit op 'n eenvoudige vlootblou rok wat haar netjieste klere was, en sy het vir Mieke in 'n wit rokkie aangetrek wat sy vir spesiale geleenthede geberg het. Toe hulle 7 uur die aand by Hendrik se huis aankom, was daar reeds 'n paar motors voor die huis geparkeer. Anneliede het gevoel hoe die paniek begin opwel. Wat het sy daar gedoen? Daardie mense was van sy wêreld, nie hare nie. Maar Hendrik het die deur oopgemaak voordat sy kon vlug, en die opregte glimlag op sy gesig het haar senuwees 'n bietjie gekalmeer. Julle het gekom. Kom binne asseblief. Die huis was getransformeer. Steeds minimalisties, maar nou was daar lewe in. Mense het gesels, gelag en sagte musiek het gespeel. Die heerlike reuk van kos het uit die kombuis gekom. Mense, ek wil iemand voorstel. Hendrik het die groep se aandag getrek. Hierdie is Anneliede en haar dogter Mieke. Hulle is my bure en spesiale vriende. Die mense het geglimlag en hulle hartlik gegroet. Daar was 'n vrou van so 50 jaar wat haarself as Elna voorgestel het, die me bestuurder. 'n Jong man met die naam Lukas van die tegnologie afdeling. 'n Vriendelike meisie met die naam Henri van finansies. Almal het gelyk of hulle werklik bly was om hulle te ontmoet. Mieke het, na die aanvanklike senuweeagtigheid, gou almal bekoor met haar stories oor Boesman en haar tekeninge. Die mense het opregte vrae gevra, belangstellend, sonder enige teken van neerbuigendheid. Anneliede het haarself geleidelik begin ontspan. Hierdie mense was nie die snobs wat sy haar voorgestel het nie. Hulle was net normale mense wat toevallig vir Hendrik gewerk het. Die aandete was 'n sukses. Hendrik het die stroganoff gemaak wat Anneliese hom geleer het, en almal het dit opreg geprys. Elna, wat langs Anneliese aan tafel gesit het, het saggies opgemerk, ek het Hendrik nog nooit so opgewonde gesien oor iets wat nie werk is nie. Julle twee het iets spesiaals vir hom gedoen. Anneliese het nie geweet hoe om daarop te antwoord nie, so sy het net geglimlag. Maar die woorde het in haar kop bly weerklink. Het sy werklik iets spesiaals vir hom gedoen? Of was dit net dankbaarheid van sy kant omdat hy iemand gehad het om die eenaamheid te verbreek? Nadat almal weg is en Mieke op Hendrik se bank aan die slaap geraak het, uitgeput van al die speel, het Anneliese gehelp om op te ruim. Hulle het in 'n gemaklike stilte gewerk in gesinkroniseerde ritme wat natuurlik tussen hulle ontstaan het. Dankie dat jy gekom het, het Hendrik gesê terwyl hy die borde afdroog wat sy gewas het. Ek weet dit was nie maklik vir jou nie. Dit was makliker as wat ek verwag het. Jou mense is gaaf. Hulle is ja. Maar jy weet dit was nie vir hulle dat ek wou hê jy moes kom nie. Anneliese het opgehou om die bord te was wat sy vasgehou het. Waarvoor was dit dan? Hendrik het die vadoek neergesit en heeltemal na haar gedraai. Want jy is vir my belangrik, Anneliese. Want Mieke is vir my belangrik. Want wanneer ek nou aan my lewe dink, is julle twee daarin. En ek wou hê die ander belangrike mense in my lewe moet julle ontmoet. Anneliese se hart het so vinnig geklop dat sy seker was hy kon dit hoor. Hendrik, ek weet nie of dit 'n goeie idee is nie. Wat is nie? Dit. Ons. Wat dit ook al is wat besig is om te word. Sy het weg van die wasbak afbeweeg en haar hande aan haar voorskoot afgedroog. Ons wêrelde is baie verskillend. En wat dan? Hoe bedoel oom, wat dan? Oom is 'n miljoenêr. Ek is 'n skoonmaker wat skaars die huur kan betaal. Oom woon in 'n perfekte huis. Ek woon in 'n huis wat uitmekaar val. Oom het die hele toekoms voor oom. Ek het 'n 3-jarige dogter om alleen groot te maak. Dink jy ek gee om daaroor? Oom behoort om te gee. Mense gaan praat. Hulle gaan dink ek is gierig dat ek oom uitbuit.
Hulle gaan sê oom het jammerte vir die arme vrou en haar dogter. Hendrik het 'n tree vorentoe gegee en die afstand tussen hulle verklein. Ek gee nie om wat mense gaan sê nie. Ek het nog nooit nie. En as jy my storie werklik geken het, sou jy weet dat ek presies weet hoe dit is om aan jou kant te wees. Ek was daardie seentjie met ou klere en stikkende tekkies. Ek was daardie tiener wat skaam was om vriende huis toe te neem. Ek weet. Maar oom is nie meer nie. Oom het daaruit gekom. Ek is nog steeds daarin. Laat my dan help dat jy ook daaruit kom, nee. Die woord het harder uitgekom as wat Anneliese bedoel het. Ek wil nie oom se projek wees nie, Hendrik. Ek wil nie die patetiese mens wees wat oom red om beter oor jouself te voel nie. Hendrik het teruggedeins asof hy 'n klap gekry het. Is dit wat jy dink? Dat jy 'n projek vir my is? Ek weet nie wat om te dink nie. Dit alles is baie verwarrend, baie vinnig. 'n Week gelede het ek nie eens met oom gepraat nie. Nou is oom die hele tyd in my lewe, help oom, sorg oom, maak oom jouself nodig. En ek kan nie van oom afhanklik word nie, verstaan oom? Want wanneer oom weggaan, gaan dit veels te seer wees. En sê nou, maar ek gaan nie weg nie. Die stilte wat gevolg het, was dik en belaai. Anneliese het in Hendrik se oë gekyk en iets daar gesien wat haar terselfdertyd bang gemaak en aangetrek het. Dit was nie jammerte nie. Dit was nie almoese nie. Dit was iets dieper, iets gevaarliker. Almal gaan uiteindelik weg, het sy uiteindelik gesê, haar stem amper 'n fluistering. Mieke se pa het gegaan. My familie het gegaan. Almal gaan altyd. Hendrik het sy hand stadig opgelig en haar tyd gegee om weg te beweeg as sy wou en haar gesig sagkens aangeraak. Ek is nie almal nie, Anneliese. En ek gaan nêrens heen nie. Sy het haar oë toegemaak en haarself toegelaat om daardie eenvoudige aanraking te voel. Dit was so lank gelede dat iemand haar met teerheid aangeraak het. Sedert iemand na haar gekyk het asof sy waardevol was, sorgwaardig. Ek is bang, het sy erken terwyl sy haar oë oopmaak. Ek is baie bang om dit te glo en seer te kry. En erger nog, dat Mieke seer kry. Sy is reeds so geheg aan oom. En ek aan haar. En aan jou ook. Hendrik het sy hand laat sak, maar sy oë vas op haar gehou. Kyk, ek gaan nie maak asof ek weet wat ek doen nie. Ek weet nie. Ek het dit nog nooit van tevore gedoen nie, ek het nog nooit iemand werklik ingelaat nie. Maar met julle is dit anders. Dit voel reg op 'n manier wat niks anders in my lewe voel nie. Anneliese het die trane voel brand. En sê nou, maar dit werk nie uit nie. Sê nou, maar ons vind uit ons is te onverzoenbaar. En sê nou, maar dit werk uit. Sê nou, maar ons vind uit ons is presies wat die ander een nodig het. Dit was 'n aanloklike voorstel. 'n Gevaarlike hoop. Anneliese het al die redes in die wêreld gehad om versigtig te wees, om haar hart en die van Mieke te beskerm. Maar toe sy na Hendrik kyk en die opregte kwesbaarheid op sy gesig sien, het sy gevoel hoe haar verdediging begin meegee. Ek het tyd nodig, het sy uiteindelik gesê. Ek moet oor dit alles dink. Hendrik het geknik en 'n tree teruggegee om haar ruimte te gee. Natuurlik. Soveel tyd as wat jy nodig het. Anneliese het na die bank gegaan en Mieke saggies wakker gemaak. Kom ons gaan huis toe, my liefie. Mieke het vaak geprotesteer, maar sy het haar laat dra. Hendrik het hulle na die deur vergesel met Boesman wat agterna geloop het. Anneliese, het hy geroep toe sy reeds op die sypaadjie was. Net nog een ding. Jy het gesê almal gaan altyd weg. Maar jy het nie gegaan nie. Toe die hele wêreld vir jou die rug gekeer het, toe jy alleen en swanger en bang was, het jy nie weggegaan nie. Jy het gebly. Vir Mieke. So miskien moet jy die voordeel van die twyfel gee aan die mense wat besluit om vir jou ook te bly. Die woorde het Anneliese in haar diepste siel getref. Sonder om te kan antwoord, het sy net geknik en verder huis toe gestap, met Mieke wat swaar in haar arm slaap. Daardie nag, nadat sy vir Mieke in die bed gesit het, het Anneliese ure lank wakker gelê. Hendrik se woorde het sonder ophou weerklink. Hy was reg, sy het gebly toe sy kon weggegaan het. Sy het geveg toe sy kon oorgegee het. Het sy nie ook verdien dat iemand vir haar bly nie? Maar om te vertrou was so moeilik. Elke deel van haar lewenservaring het geskree dat dit gevaarlik was, dat dit sleg sou eindig, dat sy weer sou seer kry.
Nietemin het 'n klein, maar aanhoudende deel van haar gefluister dat dit dalk die moeite werd was om te probeer. Dat Hendrik dalk anders was. Dat dit dalk haar kans was om iets goeds in haar lewe te hê. Die dae wat gevolg het, was vreemd. Hendrik het haar versoek vir tyd gerespekteer en nie so gereeld verskyn nie. Maar hy het ook nie heeltemal verdwyn nie. Hy het steeds klein dingetjies by Anneliese se deur gelaat, klein gebare wat gewys het dat sy in sy gedagtes was. Een keer was dit 'n nuwe kinderboek vir Mieke. 'n Ander keer 'n warm jas omdat hy opgemerk het dat hare stikkend was. Altyd klein, altyd nuttig, nooit oordrewe of verleentheidwekkend nie. Mieke het hom egter op 'n meer vokale manier gemis. Wanneer gaan oom Hendrik ons weer kom besoek, mami? Ek weet nie, my liefie. Hy is besig. Maar ek mis hom. En vir Boesman ook. Anneliese het gevoel hoe haar hart saamtrek. Mieke het reeds so geheg geraak. As Anneliese sou besluit om weg te beweeg, sou dit nie net sy wees wat die gevolge dra nie. 'n Week na die aandete was Anneliese op pad terug van die werk toe sy Hendrik sien waar hy Tannie Sannie met haar inkopies help. Die ou vrou het gespartel met swaar sakke en hy het gestop om alles tot by haar deur te dra. Anneliese het van ver af dopgehou geraak deur die natuurlike vriendelikheid van die gebaar. Hy het dit nie gedoen om iemand te beïndruk nie, hy het nie geweet sy was daar en het gekyk nie. Dit was net wie hy was, 'n opreg goeie man onder al daardie voorkoms. Toe hy klaar was en omgedraai het om weg te gaan, het sy oë hare ontmoet. Vir 'n oomblik het hulle net na mekaar gekyk oor die afstand van die straat. Toe het Hendrik geglimlag, daardie klein maar opregte glimlag, en gewaai. Anneliese het haarself betrap dat sy terugwaai, en voordat sy beter kon dink, het sy in sy rigting gestap. Haai. Haai. Hendrik het gelyk of hy verras maar bly was om haar te sien. Hoe gaan dit met jou? Goed. Moeg, maar goed. Anneliese het gehuiwer en toe besluit om eerlik te wees. Mieke mis vir oom. Boesman ook. Net hulle? Daar was iets deels skertsend, maar ook kwesbaar in die vraag. Nee. Ek ook. Die woorde het uitgekom voordat sy dit kon sensor. Ek het oom ook gemis. Hendrik se glimlag het breër geword. Beteken dit jy is klaar gedink? Dit beteken dat ek nog steeds bang is. Baie bang. Maar Anneliese het diep asem gehaal. Maar ek dink oom is reg, ek het gebly toe ek moes weggegaan het. So miskien is dit regverdig om vir oom ook die kans te gee om te bly. Hendrik het 'n tree vorentoe gegee en die afstand tussen hulle verklein. Ek gaan bly, Anneliese. Ek beloof. Jy kan soveel tyd neem as wat jy nodig het om dit te glo, maar ek gaan hier wees en dit elke dag bewys. Reg so, Anneliese het skaam geglimlag. So. Wil oom vanaand kom eet? Mieke sal baie bly wees. Ek sal baie graag wil. En so, met 'n eenvoudige gesprek in 'n gewone straat van 'n beskeie buurt, het iets fundamenteels tussen hulle verander. Dit was dalk nog nie liefde nie. Of miskien was dit wel, wat net begin ontkiem het. Maar dit was 'n verbintenis, 'n wederwysige keuse om te probeer, om te waag, om te glo dat hulle dalk, net dalk, iets goeds verdien het. Daardie nag, toe Hendrik vir aandete opdaag met vars bestanddele en 'n nuwe speelding vir Mieke, het die dogtertjie van vreugde gegil en in sy arms gespring. Hy het haar opgetel en rondgeswaai, wat haar laat lag het. Anneliese het hulle van die kombuis af dopgehou, haar hart het oorgeloop met 'n mengsel van liefde, vrees en hoop. Dit was skrikwekkend om iemand so in te laat. Maar toe sy na Hendrik met Mieke kyk, en sien hoe hy haar met soveel opregte teerheid behandel, en sien hoe Mieke onder sy aandag gedei, het Anneliese gevoel dat die risiko dalk die moeite werd was. Uiteindelik het die beste dinge in die lewe altyd met risiko's gekom. En as sy die moed gehad het om 'n dogter alleen groot te maak, om te oorleef toe die hele wêreld haar die rug gekeer het, dan het sy ook die moed hiervoor gehad. Sy het die moed gehad om te probeer glo in 'n gelukkige einde. Die weke het verbygegaan en 'n nuwe roetine het gevestig geraak, anders as enige iets wat Anneliese voorheen geken het. Vir die eerste keer sedert Mieke gebore is, het sy nie gevoel dat sy alles heeltemal alleen in die gesig staar nie. Hendrik het begin om meer gereeld te verskyn en altyd met geloofwaardige verskonings vorendag gekom. Hy het hulp nodig gehad om geskenke vir sy werknemers te kies. Boesman was verveeld en het geselskap nodig gehad. Daar was kos oor van middagete en dit sou sonde wees om dit weg te gooi.
Anneliese het deur die verskonings gesien, maar sy het nie soveel omgegee as wat sy gedink het sy sou nie. Die waarheid was dat sy teenwoordigheid iets vertroostends geword het. Iemand met wie sy kon gesels nadat Mieke gaan slaap het. Iemand wat verstaan het hoe dit is om met min groot te word en elke klein oorwinning te waardeer. Een Saterdagmiddag het Hendrik met 'n bekommerde uitdrukking verskyn. Anneliese was besig om wasgoed op die tydelike wasgoedlyn op te hang toe sy hom sien aankom. "Alles reg?" vra sy terwyl sy sy spanning opmerk. "Onthou jy dat jy aangebied het om my te leer kook?" "Ek onthou." "Wel, ek het min of meer beloof om maandag aand vir my span aandete te maak. Iets informeels by my huis om 'n projek te vier wat ons afgehandel het. En ek het geen idee wat ek doen nie." Anneliese kon nie haar laggie keer nie. "Het oom beloof om vir verskeie mense te kook sonder om te weet hoe om te kook?" Dit het op daardie oomblik na 'n goeie idee gelyk. Hendrik het met sy hand deur sy hare gery verleë. "Ek wou iets persoonliks doen, weet jy? In plaas daarvan om net duur kos te bestel. Maar nou besef ek kan my hele span vergiftig. Nou goed, kom hier." Anneliese het gewys dat hy haar binnetoe moet volg. "Ons gaan 'n intensiewe les in basiese kookkuns doen." Mieke het sy geroep na haar dogter wat in die slaapkamer speel. "Ons gaan vir oom maak alles reg help om te kook." Mieke het aangehardloop gekom, opgewonde. "Gaan ons koek bak?" "Nog nie, my liefie. Eers gaan ons hom leer om regte kos te maak." Hulle het die hele middag in Anneliese se klein kombuisie deurgebring. Sy het Hendrik geleer hoe om 'n eenvoudige, maar smaaklike beesvleis stroganoff te maak, met los rys en 'n mooi slaai. Hendrik was aan die begin onbehandig, hy het die groente in heeltemal verskillende groottes gesny, foute gemaak met die hoeveelheid sout, maar daar was iets bekoorlik aan sy vasberadenheid. Mieke het gehelp deur bestanddele te meng en alles te proe, en sy het haarself heeltemal vuil gesmeer in die proses. Boesman het by die deur gelê en alles met hondebelangstelling dopgehou. "Nee, oom moet dit fyner sny." Anneliese het die mes uit Hendrik se hande neem en gedemonstreer. "So, kyk. Jy laat dit so maklik lyk. Dis omdat ek dit al jare lank doen. Oom sal die slag kry." Toe die stroganoff uiteindelik gereed was, het hulle saam geproe. Hendrik het 'n uitdrukking van verrassing gemaak. "Dit is regtig goed." "Natuurlik is dit. Ek het oom geleer." Anneliese het trots geglimlag. Mieke het met smaak geëet en verklaar dat dit die beste kos in die wêreld was. Hulle het al 3 by die klein kombuistafel gaan sit, Boesman aan Mieke se voete, en vir 'n oomblik het dit amper soos 'n normale gesinstoneel gelyk. Anneliese het haarself betrap dat sy Hendrik dophou waar hy met Mieke speel, terwyl hy 'n vliegtuigie met die lepel maak om die dogtertjie te laat meer eet. Sy het gesien hoe hy opreg liefdevol met haar was, hoe hy opgehelder het wanneer Mieke lag. Dit was nie vals of gedwonge nie. Dit was eg. "Dankie vir vandag," het Hendrik gesê nadat hulle klaar geëet en saam skottelgoed gewas het. "Nie net vir die kookles nie, maar vir dit alles." "Dit alles wat?" "Dit." Hy het vaagweg rondom hom gewys. "Die gevoel van 'n tuiste. Dit is lank gelede dat ek dit gevoel het." Anneliese het gevoel hoe iets in haar bors saampers. "Oom se huis is pragtig. Baie mooier as hierdie een." "Mooi, maar leeg?" Hendrik het teen die toonbank geleun en by die klein venstertjie uitgekyk. "Weet jy hoe dit voel as jy alles materieels het, maar voel dat iets fundamenteels kort?" "Ek kan nie sê ek weet nie." Anneliese het sonder humor gelag. "Ek het nog nooit alles materieels gehad nie." "Jammer, ek wou nie ongevoelig klink nie. Dit het nie so geklink nie. Net anders. Ons probleme is maar baie verskillend." Hendrik het omgedraai om na haar te kyk. "Is hulle? Want van my kant af gesien, is ons albei alleen en probeer ons sin vind te midde van die chaos. Behalwe dat jy vir Mieke het om sin aan jou lewe te gee." "Ek het wat?" "Maatskappy. Syfers in 'n bankrekening." Die kwesbaarheid in sy stem was tasbaar. Anneliese het weer verby die voorkoms gesien. Sy het die eenname man gesien wat in daardie perfekte huis gewoon het sonder iemand om dit mee te deel. Oom het vir Boesman, het sy probeer om die atmosfeer te lig. Hendrik het geglimlag. "Ek het ja. Boesman is wonderlik. Maar selfs hy word oud en moeg. En wanneer hy gaan?" Sy stem het gebreek. "Gaan ek weer heeltemal alleen wees?"
Mieke het daardie oomblik gekies om na Hendrik toe te hardloop en sy been vas te hou. Oom is nie alleen nie. Oom het vir ons. Hendrik het op sy knieë gegaan en die dogtertjie omhels, terwyl hy sy oë vir 'n oomblik toemaak. Toe hy hulle oopmaak, was hulle blink van ongestorte emosie. Jy is reg, kleintjie. Ek het vir julle. Anneliese het gevoel hoe haar hart breek en terselfdertyd weer opgebou word. Sy het 'n man gesien wat alles gehad het, maar niks van wat werklik saak gemaak het nie. En sy het ook gesien hoe Mieke in haar onskuld hom reeds as deel van hulle lewens aangeneem het. Dit was gevaarlik, hierdie groeiende gehegtigheid. Want wat sou gebeur wanneer Hendrik moeg word vir hierdie storie van armoede? Wanneer hy teruggaan na sy wêreld van besigheid en belangrike verpligtinge. Mieke se hart sou gebreek wees en Anneliese sou die stukke moes optel. Maar toe sy op daardie oomblik na hom kyk, waar hy Mieke vashou asof sy kosbaar is, het Anneliese nie iemand gesien wat maklik sou weggaan nie. Sy het iemand gesien wat net so alleen soos sy was, net so behoeftig aan konneksie soos sy, net so bang vir die moontlikheid om seer te kry soos sy. In die dae wat gevolg het, het Hendrik se teenwoordigheid al hoe meer konstant geword. Hy het begin om 'n paar keer per week vir aandete te verskyn en altyd bestanddele saamgebring sodat hulle saam kon kook. Anneliese het daarop aangedring om hom te leer, en hy het daarop aangedring om te leer, selfs al het albei geweet dit was net 'n verskoning. Een aand, nadat Mieke gaan slaap het, het hulle in die klein sitkamertjie gesit, elk met 'n koppie tee. Die ou televisie was aan op een of ander nuusprogram waarna nie een van hulle werklik gekyk het nie. Mag ek jou iets vra, het Anneliese die stilte verbreek. Altyd. Waarom woon oom in hierdie buurt? Ek bedoel, oom het duidelik geld om enige plek te woon. Waarom hier? Hendrik het vir 'n oomblik stil gebly en die antwoord oorweeg. Want hier weet niemand wie ek is nie. Niemand wil enigiets van my hê behalwe om 'n normale buurman te wees nie. Daar is geen verwagtinge nie, geen mense wat probeer om nader te kom uit belangstelling nie. Selfopgelegde eenaamheid. Iets soos dit. Hy het hartseer geglimlag. Nadat die maatskappy gegroei het, het ek besef ek kon nie meer onderskei wie van my hou en wie van my bankrekening hou nie. Toe het ek besluit om te vereenvoudig, om myself van alles te verwyder. En is oom gelukkig so? Ek het gedink ek is. Totdat julle twee in my lewe gekom het. Hendrik het intens na haar gekyk. Nou sien ek dat wat ek geluk genoem het, net 'n afwesigheid van komplikasies was. Dit is nie dieselfde ding nie. Anneliese het gevoel hoe die lig tussen hulle dik word. Daar was iets besig om te verander, iets wat dieper gegaan het as net bure wat mekaar help. Hendrik, het sy begin, maar sy het nie geweet hoe om verder te gaan nie. Ek weet. Hy het opgestaan, duidelik het hy ook die spanning aangevoel. Dit is laat. Ek moet maar gaan. Anneliese het hom na die deur vergesel. Voordat hy uitgaan, het Hendrik gaan staan en omgedraai. Anneliese, ek wil hê jy moet weet dat. Wat dit ook al is wat tussen ons gebeur, dit vir my eg is. Dit is nie verveling nie, dit is nie almoese nie, dit is nie 'n projek van 'n skuldige gewete nie. Dit is eg. Voordat sy kon antwoord, was hy reeds weg, besig om in die donker straat af te stap na sy huis toe. Anneliese het by die deur bly staan, haar hart het vinnig geklop, haar kop het gedraai. Dit was vir haar ook eg. Meer eg as enigiets wat sy in 'n lang tyd gevoel het. En dit het haar skrikkerig gemaak. Sondag het Hendrik met 'n onverwagte voorstel verskyn. Anneliese was in die agterplaas besig om 'n heining te probeer regmaak wat op die punt was om te val toe hy daar aankom. Ek het 'n guns nodig, het hy gesê, en daar was iets huiwerigs in sy stem. Natuurlik. Wat is dit? Maandag aand daardie aandete waarvan ek gepraat het. My span gaan daar wees, en ek het gewonder of jy en Mieke dalk ook sou wou kom. Anneliese het opgehou met wat sy doen en hom verras aangekyk. Na oom se werksaandete toe gaan. Ek weet dit klink vreemd. Maar die waarheid is dat hulle meer as net werknemers is. Hulle is vriende op 'n manier. En ek wou hê hulle moet die mense ontmoet wat vir my belangrik geword het. Hy het liggies bloos. Julle het vir my belangrik geword. Anneliese het gevoel hoe haar maag 'n draai maak. Hendrik, ek weet nie, ek het nie klere wat geskik is vir so iets nie, en Mieke is 'n kind, dit kan dalk vervelig wees vir oom se vriende. Asseblief. Die eenvoud van die versoek, sonder argumente of aandrang,
was meer oortuigend as wat enige ingewikkelde toespraak kon wees. Nou goed. Ons sal kom die glimlag wat Hendrik se gesig verlig het, was enige ongemak werd wat Anneliese voorsien het. Maandag het veels te vinnig gekom. Anneliese het die hele middag senuweeagtig deurgebring en 3 keer van klere verander, al die opsies het ewe onvoldoende gelyk. Sy het uiteindelik besluit op 'n eenvoudige vlootblou rok wat haar netjieste klere was, en sy het vir Mieke in 'n wit rokkie aangetrek wat sy vir spesiale geleenthede geberg het. Toe hulle 7 uur die aand by Hendrik se huis aankom, was daar reeds 'n paar motors voor die huis geparkeer. Anneliese het gevoel hoe die paniek begin opwel. Wat het sy daar gedoen? Daardie mense was van sy wêreld, nie hare nie. Maar Hendrik het die deur oopgemaak voordat sy kon vlug, en die opregte glimlag op sy gesig het haar senuwees 'n bietjie gekalmeer. Julle het gekom. Kom binne asseblief. Die huis was getransformeer. Steeds minimalisties, maar nou was daar lewe in. Mense het gesels, gelag en sagte musiek het gespeel. Die heerlike reuk van kos het uit die kombuis gekom. Mense, ek wil iemand voorstel. Hendrik het die groep se aandag getrek. Hierdie is Anneliese en haar dogter Mieke. Hulle is my bure en spesiale vriende. Die mense het geglimlag en hulle hartlik gegroet. Daar was 'n vrou van so 50 jaar wat haarself as Elna voorgestel het, die me bestuurder. 'n Jong man met die naam Lukas van die tegnologie afdeling. Vriendelike meisie met die naam Henri van finansies. Almal het gelyk of hulle werklik bly was om hulle te ontmoet. Mieke het, na die aanvanklike senuweeagtigheid, gou almal bekoor met haar stories oor Boesman en haar tekeninge. Die mense het opregte vrae gevra, belangstellend, sonder enige teken van neerbuigendheid. Anneliese het haarself geleidelik begin ontspan. Hierdie mense was nie die snobs wat sy haar voorgestel het nie. Hulle was net normale mense wat toevallig vir Hendrik gewerk het. Die aandete was 'n sukses. Hendrik het die stroganoff gemaak wat Anneliese hom geleer het, en almal het dit opreg geprys. Elna, wat langs Anneliese aan tafel gesit het, het saggies opgemerk, ek het Hendrik nog nooit so opgewonde gesien oor iets wat nie werk is nie. Julle twee het iets spesiaals vir hom gedoen. Anneliese het nie geweet hoe om daarop te antwoord nie, so sy het net geglimlag. Maar die woorde het in haar kop bly weerklink. Het sy werklik iets spesiaals vir hom gedoen? Of was dit net dankbaarheid van sy kant omdat hy iemand gehad het om die eenaamheid te verbreek? Nadat almal weg is en Mieke op Hendrik se bank aan die slaap geraak het, uitgeput van al die speel, het Anneliese gehelp om op te ruim. Hulle het in 'n gemaklike stilte gewerk, 'n gesinkroniseerde ritme wat natuurlik tussen hulle ontstaan het. Dankie dat jy gekom het Hendrik gesê terwyl hy die borde afdroog wat sy gewas het. Ek weet dit was nie maklik vir jou nie. Dit was makliker as wat ek verwag het. Jou mense is gaaf. Hulle is ja. Maar jy weet dit was nie vir hulle dat ek wou hê jy moes kom nie. Anneliese het opgehou om die bord te was wat sy vasgehou het. Waarvoor was dit dan? Hendrik het die vadoek neergesit en heeltemal na haar gedraai. Want jy is vir my belangrik, Anneliese. Want Mieke is vir my belangrik. Want wanneer ek nou aan my lewe dink, is julle twee daarin. En ek wou hê die ander belangrike mense in my lewe moet julle ontmoet. Anneliese se hart het so vinnig geklop dat sy seker was hy kon dit hoor. Hendrik, ek weet nie of dit 'n goeie idee is nie. Wat is nie? Dit. Ons. Wat dit ook al is wat besig is om te word. Sy het weg van die wasbak afbeweeg en haar hande aan haar voorskoot afgedroog. Ons wêrelde is baie verskillend. En wat dan? Hoe bedoel oom, wat dan? Oom is 'n miljoenêr. Ek is 'n skoonmaker wat skaars die huur kan betaal. Oom woon in 'n perfekte huis. Ek woon in 'n huis wat uitmekaar val. Oom het die hele toekoms voor oom. Ek het 'n 3-jarige dogter om alleen groot te maak. Dink jy ek gee om daaroor? Oom behoort om te gee. Mense gaan praat. Hulle gaan dink ek is gierig dat ek oom uitbuit. Hulle gaan sê oom het jammerte vir die arme vrou en haar dogter. Hendrik het 'n tree vorentoe gegee en die afstand tussen hulle verklein. Ek gee nie om wat mense gaan sê nie. Ek het nog nooit nie. En as jy my storie werklik geken het, sou jy weet dat ek presies weet hoe dit is om aan jou kant te wees. Ek was daardie seentjie met ou klere en stikkende tekkies. Ek was daardie tiener wat skaam was om vriende huis toe te neem. Ek weet.
Maar oom is nie meer nie. Oom het daaruit gekom. Ek is nog steeds daarin. Laat my dan help dat jy ook daaruit kom, nee. Die woord het harder uitgekom as wat Anneliese bedoel het. Ek wil nie oom se projek wees nie, Hendrik. Ek wil nie die patetiese mens wees wat oom red om beter oor jouself te voel nie. Hendrik het teruggedeins asof hy 'n klap gekry het. Is dit wat jy dink? Dat jy 'n projek vir my is? Ek weet nie wat om te dink nie. Dit alles is baie verwarrend, baie vinnig. 'n Week gelede het ek nie eens met oom gepraat nie. Nou is oom die hele tyd in my lewe, help oom, sorg oom, maak oom jouself nodig. En ek kan nie van oom afhanklik word nie, verstaan oom? Want wanneer oom weggaan, gaan dit veels te seer wees. En sê nou, maar ek gaan nie weg nie. Die stilte wat gevolg het, was dik en belaai. Anneliese het in Hendrik se oë gekyk en iets daar gesien wat haar terselfdertyd bang gemaak en aangetrek het. Dit was nie jammerte nie. Dit was nie almoese nie. Dit was iets dieper, iets gevaarliker. Almal gaan uiteindelik weg, het sy uiteindelik gesê, haar stem amper 'n fluistering. Mieke se pa het gegaan. My familie het gegaan. Almal gaan altyd. Hendrik het sy hand stadig opgelig en haar tyd gegee om weg te beweeg as sy wou en haar gesig sagkens aangeraak. Ek is nie almal nie, Anneliese. En ek gaan nêrens heen nie. Sy het haar oë toegemaak en haarself toegelaat om daardie eenvoudige aanraking te voel. Dit was so lank gelede dat iemand haar met teerheid aangeraak het. Sedert iemand na haar gekyk het asof sy waardevol was, sorgwaardig. Ek is bang, het sy erken terwyl sy haar oë oopmaak. Ek is baie bang om dit te glo en seer te kry. En erger nog, dat Mieke seer kry. Sy is reeds so geheg aan oom. En ek aan haar. En aan jou ook. Hendrik het sy hand laat sak, maar sy oë vas op haar gehou. Kyk, ek gaan nie maak asof ek weet wat ek doen nie. Ek weet nie. Ek het dit nog nooit van tevore gedoen nie, ek het nog nooit iemand werklik ingelaat nie. Maar met julle is dit anders. Dit voel reg op 'n manier wat niks anders in my lewe voel nie. Anneliese het die trane voel brand. En sê nou, maar dit werk nie uit nie. Sê nou, maar ons vind uit ons is te onverzoenbaar. En sê nou, maar dit werk uit. Sê nou, maar ons vind uit ons is presies wat die ander een nodig het. Dit was 'n aanloklike voorstel. 'n Gevaarlike hoop. Anneliese het al die redes in die wêreld gehad om versigtig te wees, om haar hart en die van Mieke te beskerm. Maar toe sy na Hendrik kyk en die opregte kwesbaarheid op sy gesig sien, het sy gevoel hoe haar verdediging begin meegee. Ek het tyd nodig, het sy uiteindelik gesê. Ek moet oor dit alles dink. Hendrik het geknik en 'n tree teruggegee om haar ruimte te gee. Natuurlik. Soveel tyd as wat jy nodig het. Anneliese het na die bank gegaan en Mieke saggies wakker gemaak. Kom ons gaan huis toe, my liefie. Mieke het vaak geprotesteer, maar sy het haar laat dra. Hendrik het hulle na die deur vergesel met Boesman wat agterna geloop het. Anneliese, het hy geroep toe sy reeds op die sypaadjie was. Net nog een ding. Jy het gesê almal gaan altyd weg. Maar jy het nie gegaan nie. Toe die hele wêreld vir jou die rug gekeer het, toe jy alleen en swanger en bang was, het jy nie weggegaan nie. Jy het gebly. Vir Mieke. So miskien moet jy die voordeel van die twyfel gee aan die mense wat besluit om vir jou ook te bly. Die woorde het Anneliese in haar diepste siel getref. Sonder om te kan antwoord, het sy net geknik en verder huis toe gestap, met Mieke wat swaar in haar arm slaap. Daardie nag, nadat sy vir Mieke in die bed gesit het, het Anneliese ure lank wakker gelê. Hendrik se woorde het sonder ophou weerklink. Hy was reg, sy het gebly toe sy kon weggegaan het. Sy het geveg toe sy kon oorgegee het. Het sy nie ook verdien dat iemand vir haar bly nie? Maar om te vertrou was so moeilik. Elke deel van haar lewenservaring het geskree dat dit gevaarlik was, dat dit sleg sou eindig, dat sy weer sou seer kry. Nietemin het 'n klein, maar aanhoudende deel van haar gefluister dat dit dalk die moeite werd was om te probeer. Dat Hendrik dalk anders was. Dat dit dalk haar kans was om iets goeds in haar lewe te hê. Die dae wat gevolg het, was vreemd. Hendrik het haar versoek vir tyd gerespekteer en nie so gereeld verskyn nie. Maar hy het ook nie heeltemal verdwyn nie. Hy het steeds klein dingetjies by Anneliese se deur gelaat, klein gebare wat gewys het dat sy in sy gedagtes was. Een keer was dit 'n nuwe kinderboek vir Mieke.
'n ander keer 'n warm jas omdat hy opgemerk het dat hare stikkend was. Altyd klein, altyd nuttig, nooit oordrewe of verleentheidwekkend nie. Mieke het hom egter op 'n meer vokale manier gemis. Wanneer gaan oom Hendrik ons weer kom besoek, mami? Ek weet nie, my liefie. Hy is besig. Maar ek mis hom. En vir Boesman ook. Anneliese het gevoel hoe haar hart saamtrek. Mieke het reeds so geheg geraak. As Anneliese sou besluit om weg te beweeg, sou dit nie net sy wees wat die gevolge dra nie. 'N week na die aandete was Anneliese op pad terug van die werk toe sy Hendrik sien waar hy Tannie Sannie met haar inkopies help. Die ou vrou het gespartel met swaar sakke en hy het gestop om alles tot by haar deur te dra. Anneliese het van ver af dopgehou geraak deur die natuurlike vriendelikheid van die gebaar. Hy het dit nie gedoen om iemand te beïndruk nie, hy het nie geweet sy was daar en het gekyk nie. Dit was net wie hy was, 'n opreg goeie man onder al daardie voorkoms. Toe hy klaar was en omgedraai het om weg te gaan, het sy oë hare ontmoet. Vir 'n oomblik het hulle net na mekaar gekyk oor die afstand van die straat. Toe het Hendrik geglimlag, daardie klein maar opregte glimlag, en gewaai. Anneliese het haarself betrap dat sy terugwaai, en voordat sy beter kon dink, het sy in sy rigting gestap. Haai. Haai. Hendrik het gelyk of hy verras maar bly was om haar te sien. Hoe gaan dit met jou? Goed. Moeg, maar goed. Anneliese het gehuiwer en toe besluit om eerlik te wees. Mieke mis vir oom. Boesman ook. Net hulle? Daar was iets deels skertsend, maar ook kwesbaar in die vraag. Nee. Ek ook. Die woorde het uitgekom voordat sy dit kon sensor. Ek het oom ook gemis. Hendrik se glimlag het breër geword. Dit beteken jy is klaar gedink. Dit beteken dat ek nog steeds bang is. Baie bang. Maar Anneliese het diep asem gehaal. Maar ek dink oom is reg, ek het gebly toe ek moes weggegaan het. So miskien is dit regverdig om vir oom ook die kans te gee om te bly. Hendrik het 'n tree vorentoe gegee en die afstand tussen hulle verklein. Ek gaan bly, Anneliese. Ek beloof. Jy kan soveel tyd neem as wat jy nodig het om dit te glo, maar ek gaan hier wees en dit elke dag bewys. Reg so, Anneliese het skaam geglimlag. So. Wil oom vanaand kom eet? Mieke sal baie bly wees. Ek sal baie graag wil. En so, met 'n eenvoudige gesprek in 'n gewone straat van 'n beskeie buurt, het iets fundamenteels tussen hulle verander. Dit was dalk nog nie liefde nie. Of miskien was dit wel, wat net begin ontkiem het. Maar dit was 'n verbintenis, 'n wederwysige keuse om te probeer, om te waag, om te glo dat hulle dalk, net dalk, iets goeds verdien het. Daardie nag, toe Hendrik vir aandete opdaag met vars bestanddele en 'n nuwe speelding vir Mieke, het die dogtertjie van vreugde gegil en in sy arms gespring. Hy het haar opgetel en rondgeswaai, wat haar laat lag het. Anneliese het hulle van die kombuis af dopgehou, haar hart het oorgeloop met 'n mengsel van liefde, vrees en hoop. Dit was skrikwekkend om iemand so in te laat. Maar toe sy na Hendrik met Mieke kyk, en sien hoe hy haar met soveel opregte teerheid behandel, en sien hoe Mieke onder sy aandag gedei, het Anneliese gevoel dat die risiko dalk die moeite werd was. Uiteindelik het die beste dinge in die lewe altyd met risiko's gekom. En as sy die moed gehad het om 'n dogter alleen groot te maak, om te oorleef toe die hele wêreld haar die rug gekeer het, dan het sy ook die moed hiervoor gehad. Sy het die moed gehad om te probeer glo in 'n gelukkige einde. Einde van die storie.